Die kamera net daar iewers opsit en dan sit ons al langs die dam en chat in plaas van dat ons in die man cave sit. Ek meen hierdie kan ek dink hierdie moet definitief ons main studio wees vir eers, maar kan ons 'n away doen. Ja, en ons kan soos hiking podcast ook. Dit sal nou obviously ding gedink, ja. Terwyl was een van ons gaan loop met 'n kamera die hele tyd. Ek dink jou arm gaan nogal moeg raak. Ja, maar wat mense kan doen is as ons 'n selfie stick tipe ding het, jy weet dan kan ons hom route uit. Yes, loop met hom en dan later gee hom net vir die ander dude en maak 'n beurt hê, wat is jy as ja, dis so cool wees. Wat ek dink ook met daai ding, ek dink hy's lank, jy hoef nie so te loop nie. Jy weet jy kan hom jy kan hom so. Ek het een wat jy kan want hy extend mos. En hy het mos so sulke goedjies wat so uittrek. Myne is een van daai gorilla arm goeters. So dis is 'n flexible wat kan stel. Jy weet jy kan hy lyk of hy sulke goedjies het wat jy sien balletjies en is net 'n ja, ek weet nie, soos ek verstaan wat jy bedoel. Ek het so 'n ding vir my popfilter. Jy kan hom buig en die een is hy het selfs 'n lig aan hom vas. Oh wow. So hy is eintlik uit 'n desk clamp, so jy clamp hom eintlik aan 'n desk vas. Ja. Hy sal hom net kan vashou ook. En hoe werk die lig van die foon se battery? Jy plug hom net by USB in. So as ons regtig wil, want hy het 'n redelike lang kabel vir daai ook, maar ek meen dit sal nie ons gaan nie daar. Ons kan so 'n battery pack ja, jy kan hom in 'n power bank vas en dan daai LED's gebruik om trend elektrisiteit en so. Ja. Here, hoe ver wil julle gaan stap? Dis die enigste batterye. Ek het actually nou die dag daaraan gedink. Dis die enigste ding wat bad is van die feit dat jy soos jy het net een USB poort op 'n foon. Ja. So jy kan nie soos laaste jou battery nou pap geraak het, jy kan nie net 'n power bank inplug terwyl die mics geconnect is nie. Ja. Which is unfortunate. Maar ek is seker jy kan 'n splitter ek weet nie of daar 'n splitter is wat jy sal kan kry nie. Ja. Soos byvoorbeeld met die USB-C en dan het hy net extra ports. Yes. Maar ek weet nie wat die functionality is nie. Maar as jy een foon file, dan switch jy oor na 'n ander foon toe. Dan record jy die video op multiple phones. Ja, dis eintlik wat jy moet soos as ons nou 'n hele production daar uit wou gemaak het. Ja, moet jy eintlik multicam want vir twee die oppervlakkige rede is dan kan jy silly goed doen soos wanneer jy praat dan is die kamera op jou gefokus of jy kan nou focus en zoom effek af doen wanneer ja, en jy kan switch net tussen persone wanneer hulle praat. Maar die ander rede hoekom meeste mense dit doen is want dan jy 'n backup. Ja. En dit is iets wat toe ons die gevaarlik.comedy podcast te doen het baie vinnig want toe het ons net 'n foon op die desk neergesit en gerekord die audio en dit gebruik as die podcast. Ja, en dan doen jy 'n hele uur en dan kom jy agter die files corrupted of wat ook al. Ja, of soos episode 2 van ons podcast het ons sit ook gesê wat is dit hy stop net daar. Ek dink die boycott mos hy word rooi wat hy disconnect. Ek dink hy het gedisconnect. Ja, hy het begin rooi flash en toe sê Wayne ek dink jou battery is pap en toe sê ek so dis weird en toe kom ons agter die kameras. Ek dink dit sal cool wees as ons so 'n mission pool en ons gaan soos Wolwe Spruit toe of so iets. Ja, of ons kan het julle al Shelter Rock gaan klim, daar in die Magaliesberg. Nee. Dis soos 'n vinnige hike wat jy vinnig ek sê, dis soos 2 ure op en dan 2 ure af. Okay. Maar dis die hoogste punt in die Magaliesberg. Ek weet nie van hom nie. Ek skiet. Ja, dis baie cool want dis is daar's so 'n braai, jy kan braai ook daar en staf as jy wil. Daar's self slaapplek as jy wil oorslaap, maar ek meen dis 'n uur en 'n half se ry van hier. Om te camp, kan jy camp daar? Jy kan nee, dis soos banks, communal bankroom tipe stuff met 'n bouma waar jy nou kan. Maar dit met trasse. Ja. Okay, so jy vat net jou slaapsak en 'n kussentjie of 'n duvet of wat ook al as jy wil. Ja. Ek het gisterand het ek Disclosure Day gaan kyk. O ja. Is hulle van plan om te gaan kyk? Hy is mos op IMAX nou, is hy nie? Ek het gesien hulle adverteer hom op IMAX, maar ek kon nie tickets kry
O, so front jy nie. waar jy hom gaan kyk. In Irene Mall. O, okay. Yes dude, ek En- moet sê Cool. voordat ek vir jou verduidelik hoe die movie was, die hele konsep om cinema toe te gaan was vir my shocking gisteraand. Ja, ons Ja, het dis toch is paar anders, né? Dis nie Dude, so daar was- dieselfde wat dit was nie. daar was Ek niks sê mense vir omtrent nie. daar was toe ons niks daar was. Dit was ons 3 en een ander Ja, persoon. gisteraand ook. Ek is soos nee, ek moet tickets koop op front. Ek check Ja, wanneer jy die doen- tickets uitkom online, Ja, né? ja. Dude, En nog mense gaan rye staan. ja, dis fuck, dis wat ek expect. Ek was jare laas by die movies. Nee, ek koop tickets online en maar ek kry van 'n love seat want ek like daai seats. Ja, It's ja, lekker ja. comfortable en goed. Cool, ek het die tickets, nice. Ek wag al 2 jaar vir die fucking movie. Jy weet, Ja. ek is ready. Ek wil Spielberg movie. ja, yes, ou en ek's love you Dis with ou E.T. in sien modern en alles. day. Yes, ja nee, jy weet nou koop ek tickets goed, ons kom op by die cinema aan. Ek weet nie hoe wys ek my ticket nie vir starters. O, ja. Daar's want hulle e-mail vir die tickets, is QR codes en goed, ek is cool. Ek het die tickets Nou cool, moet jy- kom op by die cinema aan. Dude, Wat doen jy met daar die werk nie QR mense daar nie. Ja, daar's niks mense daar. Hulle is by die concession stand. Ja, Is Dis een een mens, ja. persoon. Ja. Dude, toe ons in die fliek instap, ek het nie ingeklok of iets nie want ek weet nie wat kan hoe nie en ek weet nie waar nie. Ek het stap in die cinema in. Daar 2 ander mense voor ons gesit en later het daar 2 ander mense ook in die cinema aangekom. Ons was 6 mense op 'n Vrydag aand die 8uur show. Die release van die movie. Ja, wat Steven Spielberg se nuwe movie gaan kyk. Ja, het. dude, Dus dis ek nie- kon dit nie glo nie. Was dit Maar nie, dis die ding is soos en besides die tickets, is soos met my nie verkeerd verstaan nie. Ek verstaan om 'n movie te maak kos baie geld. Ja. Veral as jy 'n proper, jy weet, Ja. soos production doen, is dit 'n Ja. expensive story. Ja, So- nou banana kost is Ja, baie duur. en ek is nie meer, maar ek kan onthou toe ek op skool was daar elke maand het ons gegaan ja. en 'n movie gaan Ja. kyk. En Nie dan het jy releases. ja, en dan soos maar ek het ook nie baie sakgeld gekry op daai stadium nie, maar dan kon ek 'n movie gaan kyk en ek kon vir myself by McDonald's Ja, was affordable. 2 cheeseburger meal koop, Ja. Ja. dit gevreet, movie gaan kyk, Exactly. huis toe gegaan. Ek check Elke maand. Hulle het 'n subscription service nou wat hulle adverteer Ja, hoe ek gesien, ja. so hulle try dit Maar convert laas na toe- subscription want toe maar het geen ons werk het nie. gegaan Ja. toe ons weg was, terwyl Shame Rogan dit hy het in sy hy elke nou en dan bring hy sy notaboek na my toe. Dan moet ek nou soos wys hy vir my iets wat er binne gedoen het of wat ook al. En die eintlike ding is maar hy werk om hom vol te maak want hy soek 'n nuwe een sodat hy weer kan begin. En in sy notaboek het hy geskryf terwyl ons in Vietnam was dat hy nou by sy ouma en sy oupa moet bly want my ma is in Vietnam en is so boring, jy weet. In by sy- Vietnam. Of by ouma hulle. by sy ouma hulle. Toe voel ons nou so 'n bietjie bad, weet. Ons kan nie bekostig om elke keer saam te vat nie. Want toe sê Laurentie, kom ons vat, ek sien ons 'n nuwe Super Mario movie uit, so kom ons vat om die movie te gaan kyk. Ja. En ek het die eerste Super Mario movie heavy enjoy. Dit was vir my flipping cool geweest. So ek is toe ja, kom ons gaan kyk die tweede een. Movie was fine geweest. Ek meen dis Super Mario movie. Maar ook jy kom maar aan, daar's geen mense nie. Jy loop na hierdie machine counter toe, Ja. koop jou kaartjies van daar. Hulle gee jou nie eers meer 'n proper ticket nie. Dis Nee, soos hulle print 'n seker niks slippie nie. wat uitgeprint word, so Ja. thermal print fucking slippie wat heavy sad is eintlik want ticket stubs dis 'n cool Dit was moment. back in the day was dit so 'n mooi karton. Ja, jy het tickets, 'n hele dingetjie gekry en daar 'n ou gestaan en hom geskeer en vir jou gesê waar jy Ja, en stuff. exactly. Maar die keer was dit ook Crazy. soos ons sit in die movie en ons is alleen, dis ons 3. Ja. In die hele en ons het ook soos gegaan, dis van daai seats wat soos kan terugslaan en stuff is heavy smart. comfortable Ek sê vir Kobie, prestige, ja. ek sê gisterand vir Kobie nee, jy hoef actually nie eers tickets te koop nie. Dit is nou obviously unethical en goed, maar dit jy wys kan net net waar dit inloop. is. Jy loop cinema toe, stap Jy moet in, net met pick 'n movie. confidence inloop, niemand sal jou Sit er daar, ja. Ja, ek meen toe ek 'n kind was, het ons dit gedoen. Ja, ons soos het gekyk of inges- ons kan Ons insneak. het ingesneek, ons Ja, het ja, 'n paar ons het keer ook- gevang ook en dan gooi hulle jou net maar net uit, maar Ja, ons het ook.
Maar nou is dit sal nie eens 'n skill wees of 'n Nee, jy thrill gaan net inloop. of iets nie. Jy Stap moet net net loop asof jy weet waar jy nie gaan. Kyk, En gaan dan sit sal net daar nie 'n iewers probleem dan. nie. Kyk net Lyk asof jy Kyk moet net in watse theater is die Wyse. show voordat jy loop Ja, en hoe dan loop laat jy is net hy? reguit in. Druk vir jou fucking sweeties in jou sak. En dis die ander ding. Toe die kaartjies wat ek gekoop het, kry jy nou soos 'n pakkie Whispers en 'n koeldrank En kom by staf. Ja. Maar dit was soos ek dink vir ons 3 het dit in totaal en Laurentie het gesê nee, sy soek nie snacks nie. Sy sal net soos van ons popcorn eet. Dis ek by die $500 gekos daarom. R752 Ag genooi. vir die toe. 3 van ons. As jy nou Dis kyk wat soos- kos 'n Netflix subscription. Dis die En probleem. dis die ding man, dis Netflix Wat is doen wat jy hulle dan? nail. Hè. Netflix, Amazon, Apple TV en Ja. fucking at least nog soos 4 ander Ja, En 'n HBO YouTube Max of wat subscription. ook en al. nog steeds goedkoop. Disney Plus, ja. Ja. Uitwerk. Ja, en ek meen met my ek is ook soos ek dink dit het bietjie van 'n probleem geraak want dit is nie meer soos net Netflix nie. Nou Ja. moet jy net dit was altyd soos okay, jy kom weg van DStv af. Ja. Want DStv kos R1200 'n maand of wat ook al Ja, dit is. om te kan rugby kyk. Volg dit. Ek betaal eerder R500 vir my internet en R150 vir my Netflix en dan het ek entertainment en Maar die of- ander ding is ook is cinemas het nie meer eksklusiwiteit ook nie. Jy weet Netflix het so baie geld. Hulle order movies. ja, hulle maak hulle eie Ja, staf correct. ook spesifiek vir hulle platform. En ek dink Producers en goed gaan direk Netflix doen. So En hulle het ons gaan 'n movie maak, agtergekom- wil julle koop. hulle grootste gap is sport. Wat hulle en- short. Ja, Ja, dit dit is was hulle grootste een beetje gap zo en nou het hulle juist begin van om in daai in te gaan Ja, ja. ook met die boxing goed wat hulle opsit. Live en events en live stuff. events Maar en kyk stuff. vir daai Logan Paul en Mike, hulle was nie prepared. vir Nee, hoe- nee, vir jy hoe sou daai servers platform het gaan gekollaps. gaan. Ja. Yes, ek was die bliksem in Ja, die Ek ook. was Maar na die tyd was ek bly want ek dit was bullshit en anyway, maar Ja. Maar ek bly wakker en goed, ek staan want dit was vroeg in die oggend en goed ook of Ja. laat die aand of something. Ek het mense het soos 4 uur opgestaan en toe begin het so 7 uur waar. Ja, ek het Ja, soos maar soos ek die het een soos nou alles met, gecheck, jy weet en toe dit begin, Ja, toe collapse Netflix. Ja, toe kan ek nie kyk. maar as a result het ek besluit ek gaan nie opstaan vir die Gina Carano Ronda Rousey ene nie. Ek Ja. sal dit net kyk wanneer ek wakker word op my eie Ja. tyd. Ja. Sal nie social media check nie, so ek sal nie weet wat het gebeur nie of wat ook al. Hey. En ek het gekyk en dit was soos okay, dit het pretty much gegaan as expected. Ja. Daar was goeie fights geweest, die heavyweight fight met Francis Ngannou en 'n ander dude. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Was That was a gorilla. yes, maar dit is fucking cool geweest en toe sê ek soos gewoonlik as jy 'n UFC pay-per-view wil kyk, dan kos dit jou Ja. soos $70-80. Ja, dis Jeez. moord Ja, en dan hierdie was pretty much dieselfde production value geweest. Ja. Dis net ingesluit by my Netflix Maar hulle het subscription. die means om dit te doen. Bro. Soos hulle het die geld. Dude, hoe lank dink jy gaan dit wees voordat die FIFA World Cup op Netflix is? Dis dit sou great is. Dit sal Het julle een ons game opening changer game wees. gecheck? Ek het nie Ja. gekyk nie. Ek het nie Nee, gekyk nie. dit was shambles. Andrew het my 'n boodskap gestuur uit Amerika uit, toe sy so Is hy daar? Dis 'n langer storie, maar vroeër in die week het hy vir my gesê hy het nou 'n geweer gekoop. Ah. Lang storie kort, maar So, dat is heavy Amerikaner manier Jy nou van gekonnect jou mic. Hoekom flikker hy? Hoekom flikker jou mic? Flikker my mic. Nee. Moet ek iets druk hier? Nee. Wag. Nee, ek dink joune is gemute. Laat ek dit gaan check. oh no. Dis alright. Dis nie die einde van die wêreld nie. How's hy? That's it. Ek is in die podcast begin nou. Ja. Nou is ons 3. Maar Dit net check. Ja, is so. en toe stuur hy vir my nou gister of die dag voor die game stuur hy vir my boodskap en hy so ek kort jou hulp. Toe sê ek soos ag fok, ek hoop nou nie hy het iemand geskiet en hy moet nou fok of uit Amerika uit en nou sê hy soos ek gaan nou by jou kom bly en so. Of hy sê net 'n change in die presidency en goed, just hear him out. Ja. So ek stuur dit vir wel sure, hoe kan ek help? En hy sê so nee, wie gaan wen tussen Mexico en Bafana? Want hy wil nou 'n bet speel. Ah.
Toe sê ek so, dude, eerstens, ek weet fokol van sportbal, soos niks nie. En tweedens, sover ek weet, is Bafana maar redelik kak, maar ek weet hulle het in die Africa Cup of Nations, het hulle nou actually top of hulle groep geëindig, wat beteken het, dis ook hulle qualified vir die Maar jy kan dit nie noodwendig compare met internasionale sokker. Maar toe sê ek vir hom, maar die ander ding is, dis 'n home game in Mexico. Op hulle grootste stadion, dis die opening game van die World Cup, dis ek soos, baie moeilik dis. dis 'n moeilike game, so as ek 'n bet moes speel, sou ek gaan net met die Home favourite. Ja, gaan met die home favourite. Ja. Veral omdat ek niks anders regtig weet nie. Ja. Sê ek maar, jy kan bietjie gaan Goeie Google, insights. kyk of daar injuries is en so shit sy nou regtig toe sê so. Ja. Sê ek maar, ek self speel nie regtig bets op sportsball games nie. Ek is maar, as ek bet, is it usually UFC. Toe sê ek vir hom, en die naweek is daar UFC actually, so as ek kan vir jou 'n tip gee daar as jy wil. Toe sê hy so, ja, wat, dus ek so wel, dit is 'n groot UFC, dis die een by die White House, op die lawn. Oh wow. Dis nou obviously as dit nog voortgaan. Ja, ek dink dit is mal van hulle om soos al die generals en goed almal op een spot in die ope bymekaar te kry. Nadat hulle hier aangebod. Weet jy nie van dit nie? Nee, ek weet nie van dit nie. Maar in elk Ballsy geval, moves. ja, ek weet, is 'n spektakel en Ja, ek dink wow. dis cool ook in die sin van dis hulle 250 en volk Amerika moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek dink Nou, daai is meer Trump se bet hy. Ja, maar dis Jack is net daai om die UFC soos dis gladiator shit. Ja. Dis letterlik soos gladiator shit. Maar anyway, nou sê ek vir hom, as ek jy was, myn event is Justin Gaethje teen Ilya Tapora of iets. Kan nie sy naam, ek sê teen sy naam verkeerd. Maar Tapora is soos, hy is die favorite, want sy laaste 3 fights was soos 'n decimation gewees, en daai ou het crazy stopping power. En Justin Gaethje is nou ook al, hy's 'n beast, en hy's al vir 'n rukkie aan die gang, en hy het al 'n paar fights verloor ook. Ja. Maar die Dis ding 'n is, goeie hy is fight, hè? ook soos, Ja, en hy's 'n super aggressive fighter. Ja. Soos, hy gaan fucking kop eerste, Ja. en nou gaan ons boks. Dis Okay. dis sy ding. En hy kan ook soos ouens net stop met een shot. Ja. So ek dink, en hy is die underdog vir die fight. Okay. Toe sê ek vir Andrew, as ek nou 'n bet wou gespeel het, sou ek al $10 of $20 op Gaethje gesit het vir wen die naweek. Dis ek so, want dit is 'n ding, en ek dink vir hom is dit ook soos, dis dryfkrag, want dit is soos die fight by, almal gaan dit onthou, of jy dit nou onthou vir goeie redes of slegte redes, en almal gaan onthou wie die headline event gewen. Ja, wel. So ek dink daai dryfkrag vir hom is soos maybe die ding wat hom kan push om te wen van die underdog af te kom. Ek sien Driekus gaan ook weer fight, een van die dae teen wie se uit en weg. Oesman. Gaan nou teen Oesman fight. Ja. Dit gaan ook 'n goeie fight wees. Ja, ek dink is in Julie, ek dink, as ek dit nie mis nie. Ja, so dit was crazy geweest om een van die dae. Ek kan onthou, soos mense like nie die UFC of die commoners like nie die UFC wanneer dit 'n wrestler is soos die Driekus verloor het. Ja. Want hulle like nie die ground game nie. O ja. Ja, Want die meeste mense verstaan dit nie regtig so goed nie, en dan dink hulle dis boring. Dit voel less entertaining vir hulle. Ja. Maar soos die groot verskil was, Driekus kon nie enige takedown attempts stop nie. Soos elke keer wat hy hom probeer grond toe vat, het hy hom grond toe gevat, en dan as daai ou jou grond toe vat, is jy nie kak ou. Geen nie om wie Want dit is sy speciality. Dit ja, is want hy's 'n exceptional wrestler, en hy bliksem jou hart die heeltyd terwyl hy jou op die grond het. So nie net moet jy werk om te probeer opkom nie, jy moet jouself die heeltyd was goed genoeg geprepareerd. Kyk hoe Sean Strickland daai shit want hy het geweet, hy het geprep vir en hy het elke takedown gedefend soos 'n beast, en hy het hom net die heeltyd met daai
Jabs van hom. annoying jabs van hom die That's hele it. tyd so genail tot Ek het nie die fight gecheck nie, maar ek het die highlights gecheck. Hy was beter prepared as Driekus. Ja, Dis dit hoekom hy is- hom gewen het. Ja, gaan baie navorsing in dit ineindelik. Yes, jy Soos moet wat jou jou opponent wat jou ken. span moet doen opponents en game jy moet kan- doen. Jy moet weet waar. Dis soos gisterand toe ons Deadlock speel ook om ons by die topic te bring waaroor ons eintlik wou praat. 'n Deadlock is soos 'n MOBA, maar dis 'n wat is Soos daai? League of Legends. League of Legends of Okay, Dota. okay. Maar dis 'n third person shooter, Okay. MOBA. Tower defense tipe game. Ja, so daar's ook towers wat jy by uitkom en dan sal nou die final base tower wat jy Ja. moet kill om die game te wen. Ja. So En die amper koop- soos Dota. Amper so Smite vibes ook. Ja, is baie Wat is dus jou Smite wat se ook, naam ja. speel, jou Jy het lanes. verskillende heroes wat verskillende abilities het en dan koop jy Maar nou ook dis 'n shooter. Ja, maar jy koop met currency koop jy nou ook vir jou soos upgrades vir jou abilities en jy kan Okay. soos 'n spirit build doen, dan doen jy meer spirit damage of jy kan 'n gun build doen, dan is dit meer oor net skiet. Nie so erg jou Okay. abilities nie en wat ook Okay. al. En toe check ons nou soos ek is nou op die level in die game waar jy begin counter buy. So ek sien wat koop die ou in die ander span en dan koop ek verander om te my counter. build om sy build te counter. Ja, want jy weet daai dude het daai item. Okay. Yes. So as 'n ou soos hy speel 'n karakter soos Victor is hierdie zombie tipe of 'n Frankenstein tipe dude eintlik en jy kan hom bou dat hy soos as hy naby genoeg aan jou kom, dan drain hy die hele tyd jou health, maar hy Okay. build die hele tyd health op terwyl hy dit doen. leech. Okay. So dan moet jy soos 'n healbane tipe ding koop wat stop dat hy dit kan, jy weet, Ja, so dit jy weet jy reduce kan dit die- vooraf koop dan. reduce die hoeveelheid healing wat hy kan kry uit daai ability uit en sulke Ja. stuff. En die UFC werk op presies dieselfde prinsipes. Soos jy moet weet wat jou opponent kan doen. Sure, hy kan sy game Ja. opswitch en hy kan Ja. gaan soos jy gaan probably dink ek gaan Ja, die jy hele moet tyd jou probeer om jou opponent study, grond toe te vat, so jy gaan heavy werk aan die Ja, of hy defense. skop heeltyd reg. So wat ek gaan doen is ek gaan heavy erg train om te fake dat ek 'n takedown wil doen en dan eintlik met 'n overhand Terwyl ek punch my te kom eie of gameplan iets. verander, so want ek weet hy So dis pret vir my daai ook, hè. dis daai game die al die ou se fights wat jy in die hande kan kry oor en oor te kyk om te sien Hoe waarin is outsmart hy jy die heavy goed. opponent? En Ja. patterns skryf, want ek dink dit is die ding, want ons is maar freak of nature, soos habits. Jy weet Ja. so, jy gaan die hele tyd soos Jy gaan op jou regs. strength play. Ja, links regs. Ja. Jy weet jy gaan op 'n stadium as jy moeg raak, dan gaan jy in jou default ingaan op 'n Ja. stadium. Ja. En dis wat Tarkov ook vir my so cool maak is die feit dat jy omdat jy dis nie net 'n respawn Ja, ek hoor dit. shooter nie. Jy weet Ja. jy gaan dood en dan is dit hele nou moet jy weer opkiet en dit vat soos 'n halfuur net om weer terug in die volgende game in te kom. Ja. Moet jy baie meer takties wees oor hoe jy speel en jy kan ook kies hoe jy speel. As jy soos al die beste ammo het in 'n M4 Dan gaan jy en vir jy dit. het al die beste Dan kan jy bietjie harder armor speel. aan en goed, dan kan jy bietjie meer chat mode speel en W-key en hardloop en gunshots chase en sulke stuff. Of jy het 'n pistool en 'n sniper rifle en jy gaan lê iewers waar Ja. jy weet potentially kom daar baie mense verby en jy wag en jy sien die ou en dan wag jy hou hom dop vir 5 minute voordat hy eventually gaan stil staan en jy kan 'n shot afkry Ja. en dan moet jy hoop jy skiet die shot raak. Want as Ja. jy misskiet, Dan weet hy As dan hy weet tuiste- hy daar's iemand wat hy gaan miskien ver genoeg wees dat hy nie hoor van waar hy hoor net die bullet wat verby sy kop gaan Ja, hoor die of shot die nie. impact van die bullet wat verby sy kop gegaan Hy het. hoor nie. En nou moet jy skuif want nou gaan hy begin kyk na al die spots waar hy Nee. weet daar kan Ek wil dit eintlik so 'n graag sniper wees. Ek het dit so bietjie gespeel. nog nooit gespeel Want nie. Rowan het so baie van dit brutal, gepraat. ou. Ja, die, nee, die ek het learning ook gehoor is curve brutal. Om is in te kom massive. dink ek is moeilik. Ja, en wat ek het met iemand nou eendag gechat en wat vir my cool was is soos kom ons sê jy het soos light, medium, heavy ammo. Maar in elke ene is daar verskillende tipe ammo vir soos Ja, en daar's En dit soos- het weight net- en goed jou. ja, en net soos jy het om kak ammo en wig- goeie ammo. om vir jou, ja, om vir jou idee te gee Die realism vir is heavy. net vir 556 by 45 of by 945
dis die M4 NATO ammo. Die NATO rounds, ja. Is daar soos ek dink 6 verskillende bullets Ag, dis wat jy crazy, kan dude. kies. En dan so nou soos Walmage wat 'n split tip bullet is. So hy het nie penetration nie. Jy gaan nie deur as 'n Oh, ou nee. level 4 Ja. plate of hoër aan het, dan Gaan jy gaan jy nie- nie deur dit kom al skiet jy hom 6 keer raak op dieselfde plate. Waar bullets gaan net elke keer flat teen die plate Ja. gaan en hy Die gaan realisme in die game is regtig nogal maar dit het tense. high flash damage. O, so as So as jy hom As in jy die op sy arm Jy skiet, kan dan nie is- sy jy kan nie jou bene armer aan jou bene sit nie. So as jy Ja. nie So bene jy skiet- kan so met 9mm byvoorbeeld as jy rip rounds het wat ook split tip ammo is, dis die laaste penetration maar dit doen soos 75 damage per bullet wat flash tref. Okay, en wat is jou damage total? Soos depending op jou shields wat jy Jou het. thorax dink ek is 80, jou kop is 35, elke arm is 25 en ek dink jou bene is So jy kan 'n ou soos 'n 35. been afskiet laat Jy het hy 440 total Oh, hit HP points. op jou karakter. Ah. Maar soos 'n been kan uitgeblak word of as 'n bullet Wat jou gebeur dan krol jy? dan kan jy nie hardloop nie. Ah. Dan moet jy 'n painkiller gebruik en dan kan jy hardloop, maar elke keer wanneer jy trap op die been dan vat jy damage in die res van jou body ook van die pyn nou die. Oh well, okay. En dit kan breek ook. So cool. Dit kan breek Dis ook. hoekom die learning curve so hektiek ja, is. so Hulle is 'n ou al kan hierdie jou gekleer. en 'n ou kan jou dan nou skiet ook Ja. en dan kan hy die been breek byvoorbeeld. Binne in jou been. En dan moet jy 'n splint hê om jou been te kan die Spalk. breek te kan regmaak. Ja, hektiek. En verskillende bullets soos rip rounds het 'n high ek dink een uit elke 4 bullets het 'n kans om 'n heavy bleed te gee ook. Ja. Jy kry 'n light bleed en 'n heavy bleed. As jy 'n heavy bleed kry, dan verloor jy baie vinnig HP soos jou karakter uitbloei. Ja, En dan gaan watter deel van jou body ook al dit wat besig is om te bloei, verloor die vinnigste HP, al verloor alles anders ook. Ja. Maar as jou thorax of jou kop uitgeblak is, dan kan Is jy jou dit skreen nie swart. So jy kan 'n survival kit by jou dra, dan doen jy in-field surgery op jouself. So as jou been byvoorbeeld uitgeblak is, dan repair jy jou been, hy maak 'n surgery kit maak die breek ook reg, waar 'n CMS kit wat 'n kleiner kit is om saam met jou te dra en hy het less uses ook as 'n survival kit, maar hy kan die breaks regmaak. Oh, jy kan soos 'n bullet So hy kan die flash. been terugbring na 5 HP toe, laat jy hom kan opheel met jou medkit, maar hy gaan nog steeds die breek hê. Ja. Dan moet jy 'n painkiller gebruik om te hardloop of jy moet 'n splint hê om die breek reg te maak. En as jy 'n bleed het, kort jy of 'n heavy bleed soos 'n tourniquet of 'n cat tourniquet of 'n cal blocker wat soos 'n calcium injector is wat maak dat jou bloed vinniger stol. Crazy. Jy kan dit by jou dra. Het julle geland toe julle jonger was? Ja, ons het baie gelerg. Is dit? Ja, ek het in gaming ingekom deur so ek speel nou het ek net konsol. Maar ek het begin op PC en toe het ek onthou nog so ons het pelle gehad, goeie pelle in die kerk en hulle het op die kerkgronde gebly. Toe het my ma vir my so 'n Repsol Honda gekoop. So 125cc en dan pak ek my PC. so op die tank. Op die 125. Hektiek. Pak ek op die tank en my skerm agter op my rug en dan kerk toe. En dan land ons van Ons het- Vrydag tot Sondag. Ja, so ons het groot lands georganiseer toe ons in Eastland gebly het, want daar was nog 'n publieke biblioteek gewees. O, Met 'n ja. saal. Aan hier ons daai saal. Ons is Yes, so hoe kap, 25 ouens Ja. wat ek sou nooit vergeet nie. My een buddy, sy girl, wel is sy vrou nou, maar sy is ook heavy into gaming. En hy is 'n programmer en goed, hulle is dik generd sy actually. Maar ek sal nooit vergeet, ons het eendag op die gemeenskapsaal gespeel net. Toe is daar so 'n ander ou dit is die eerste keer en die enigste keer wat hy by ons kon speel. Speel ons Counter-Strike. En die girl se naam was Amanda. Dan fok sy vir hom op met Counter-Strike. Hy kon dit nie verdra nie. O, Hy ja. kon nie verdra dat 'n girl sy ass kick
met games nie. Hy het heavy die muur in geraak. En En hy het al al een daai keer Star tyd Wars is dit gespeel. soos- Ja, want dis rare en sy is die enigste Ja. girl. Dis net Ja. sy wat daar was. Ja, nou is daar baie Maar meer sy soos is 'n girls wat dik game, maar game toe- nou. Girls het nie so baie games soos daai tyd. Nee, Nie wat nou- Nee, altyd nee, in vergelyking met nou, ek meen gaming nou is toe ek selfs toe ek op hoërskool was nog, was Ja, dit net die was- nerds gewees wat Ja, games letterlik. ons het gespeel. games gespeel, jy weet. Ja. Ons het in die middag ons het vir ons ouers gesê ons gaan cricket oefening toe, dan gaan ons aan Rory se huis toe en speel ons PlayStation. Wow. Ja. Jy weet, en dan speel jy soos cricket op die PlayStation of jy speel 10-punt bowling Yes. of iets en dan is dit soos hoekom is ons nie buite nie. Maar nou speel almal games. Ja, dit Dis is nie meer net 'n Dis nerd. nie Ja, frowned en ek upon moet nie, sê so ek love Nick Merckx. Jy love wat? Nick Merckx, so hy's 'n streamer, Streamer. groot streamer. So Ah, hy het ken nie. FaZe Clan begin. Mm. So dit is soos 'n org in gaming, professional gaming. Ja. Okay. En nou Wat nie meer is soos toe ek en toe ek en jy games gespeel het was soos 'n span wat in Counter-Strike professionally speel wat Ek ook verstaan. al. 'n team. Nou is Ja. 'n org die span wat professionally met die speel met die supporting en hulle team het en hulle het 'n streamer Span. afdeling ook, Ja. hulle het 'n content afdeling, dis die hele Ja, ja, ja. en dan het hulle Want soos dis 'n organisation, dis 'n Ja, besigheid. en hulle COD soos Call of Duty team, hulle het 'n Apex team, hulle het 'n- Well, Ja, okay, hulle so het hulle verskillende gamers. games. Well, Ja, hulle het dis 'n hele stream, hub. hulle het 'n huis wat streaming house convert is in studios in waar daar mense elke dag sit en stream Crazy. onder Ja, die nee. face. Dis eintlik nou dis Hectic. eintlik dis 'n crazy. massive, dis millions and millions of dollars. Ja, want e-sports maak dit worth it, hè. Ja, Ja. en soos Nick Merckx is hy's eintlik hierdie jock. Jy weet soos hy's hierdie voetbal. Ja, hy's soos die- fucking As jy Hy's 'n chat tipe vibe. ja, hy's glad typical nie gamer nie. jou classic gamer nie. En Ja. ek hy moet sê brou elke tweede woord. Elke tweede woord Ja, is maar brou. al die Hy streamers praat asof hy Yes. in die voetbalteam. ja, hy's was. hy's soos agter hom het hy voetbal helmets en Ja, en ja. shit. Klink soos 'n quarterback. Ja, en hy Ja. is hierdie soos Ja, ek voel ja, hy het so nogal baie. ook al verander in terme van omdat hy ook so groot geword het. Toe's cooler ouens ook soos Ja. ek kan eintlik game want hy is 'n ou Ja, wat ja. nie jou classic nerd gamer is Correct. nie. Ja, want Ja. as jy nou kyk na iemand so Shroud byvoorbeeld, Ja. hy is jou classic gamer nerd. Jy weet, Ja, hy het los hom groot al vir geword met 24 games. uur in 'n donker Hy kamer. het saam met sy pa sy eie PC's gebou. Ja. Hy het sy naam gemaak in CS. Dit klink soos 'n Reddit. Hy is die aimbot ou. Hy is die aimbot. Dis crazy hoe daai ou in Counter-Strike kan headshots Yes. Nou ja, afpoel. Maar van die mense is maar net soos dis hoekom ek nie baie like om competitive gaming te doen online want hier doen die Ja, dis dit is is net te rof, goed. ou. Ek het Dis nie fun. ek het verlang het ek Jy raak net opgefok. ek wou julle actually gevra het wat is die games wat julle die meeste ure in het. Maar een van die games waaraan ek die meeste ure het is Halo 5. En dit was omdat ek competitively gespeel het, soos die team gehad, ons En het toernooie tournaments gejoin. gespeel, ons het scrim sessions teen ander Dis spanne baie cool. gedoen. Hoeveel ure het? Also, ja, en ek het soos ek dink meer as 6000 ure Nice. in daai game. Ja, dis redelik lank. Dude, Tarkov is ek nou al op soos 8000. Hoorie, so wat is julle eerste memory van gaming? Waar het jy die eerste keer electronic gaming encounter in jou lewe? Kan jy onthou? Ek het wat ek onthou is wat was daai soos daai wat hierdie tape Die ingedruk het? Atari. Ja, die old school Of Ataris. praat jy van die soos die Nintendo, die Super 64 Nintendo. wat Ja, ek soos dink dit was soos Mario en stuff op. Ja, ek dink dit was daai maar daai classic cartridges. dan kry jy daai rooi of die grys Ja, en ja. dan pop jy hom Ja, in. ja, met daai die classic. en dan begin jy met die gewone AVI. Is Wat dit soos AVI? fucking die ek het ja, Ja, ek het ja. kort. Ja. Yes, ek het een van daai gekry toe ek standaard 1 was. Toe het my ma hulle vir Kersfees vir my en my broer en my suster Ja. so een gekoop en hulle het R99 gekos. Ek Yes, onthou nog Vir die soos- konsol. vir die konsol. Ja, En dit nou is Ja, dan is kry dit- jy een game by ook. ja, dan het jy gewoonlik 'n Full- cartridge wat full soos in 'n one. 42 in 1 of Ja. iets was. Ja, ek die eerste keer waar ek games gesien het, ek was 'n toddler en in my ouma se huis, my oom en sy pel het eendag daar aangekom met 'n Atari masjien. Wat daar was net een game as ek reg onthou en was Arkanoid. Wat soos Breakout is, daai ding wat jy die
die goed se kan skuif, O, maar ja. nie die vertical een wat onder sit en dan breek jy nou die blokkies op bo nie. Dit was 'n 1 versus 1 ding, waar jy 'n 2-player ding. Elke ou O, kontrol dan moet jy een. die wat so om keer. Ja, by so die- presies 'n tennis, sê Nee, dit so 'n tipe iets en die pong, kontrol. dis al ander Pong ding. gewees. Ja, pong, Aero, that's ja. it. Ja, en die controller was net 'n ding wat jy draai met jou hand. Daar was nie buttons en goeters wat jy geklik het as Ja, daar is way back. Ja. En toe al later 'n controller uitgekom wat soos 'n joystick was met een button. Ja, dit was Hy die, het 'n rooi dit was die button tweede, gehad. dit was die Atari, die tweede Atari gewees wat That's uitgekom it. het. Hy het die That's it. joystick met een knoppie gehad en hy het 'n Ja. knoppie bo op die joystick ook gehad. Yes, that's it. As jy Galaga gespeel het, dan het jy That's soos it. die boonste knoppie gebruik. Ek kan nie onthou wat die ander knoppie En toe eventually ander cool memory wat ek ook het van gaming is my een buddy het 'n Commodore gekry. Commodore 64. ja, Ja. wat soos ek dis net soos 'n keyboard en 'n floppy drive. Ja. Ja, ek Wat het jy dit op glad jou nie. TV inplug. En daai ding het geran op Basic, op QBasic. Yes. Dis waar ek in die begin, dis waar ek programming ook geleer het. Okay. Gaan ons daar na daai selfde gemeenskapsaal toe waar ons gaan game het, na die biblioteek toe, dan neem ek boeke uit met sample code en Codings, QBasic ja. en goed Hoe dan cool is dit nie? program ons op daai Commodore, maar ek sal nooit vergeet nie, hy het Spy vs Spy gehad. Ken julle daai game? Ja. Wat jy twee sulke mannetjies, 'n wit en 'n swarte. Dit was in die Mad, was dit altyd 'n comic gewees. Ja. In die Mad magazine. Ja, as jy die Soos karakters sien, dink ek behoort dit My te sal ook recognize. weet, Hulle het ja. sulke lang gesigte. Okay. En dan 'n swart hoed en 'n swart jas, die een en die ander een het 'n wit jas en 'n wit hoed en dan is hulle twee nou That's soos it. spies Opposite. teen mekaar. Okay. teen mekaar. En dan sit 'n split screen ding waar jy kyk op jou skerm bo en die ander buddy kyk na sy skerm onder, dan sien nou in hierdie huis wat ek al ek het trap stel. Vir mekaar. Ja, en dan moet jy nou goed soek in die huis en dan trigger jy nou die ander huis se trap Yes. en Take me Dis back. cool. maar ja. yes, dude, ons het deernag Spy vs Spy gespeel en die ander game daarop was Hyper Olympic. Maar nie Hyper Olympic soos die Sega version, die cool een met die weet daar was ook hoogspring en rooi en goed, maar is alles ek fucking ASCII graphics. Heavy pixelated stuff. Ja, my dis moeilik vir my om te pinpoint. Ek kan nie onthou presies wat dit, want ek weet ons het bure gehad oor kan die straat, Marlies. Sy was selfe ouderdom as ek gewees. En hulle het 'n Atari gehad, een van daai met die joysticks. Old school. Ja, en ons mag net soos 'n uur op 'n slag gespeel het, want die power converter het soos warm geword. O ja, dit was ook 'n ding met die Ja. Super Nintendo's ook. Yes. Van hulle het gesmelt al, die Transformers. Ja, so ons kon sy net soos 'n casing. uur op 'n slag speel en ons moes die hele tyd soos voel aan hom. Hoe warm Warm raak word hy? fucking warm. Ja, hy smelt, die En dan moet jy nou die casing, konsol ja. uitsit en die power converter uitplug en alles. Dit was soos deel van die ding, as jy alles moet weggepak word en jy moet alles uitplug. Dis soos deel van die kondisies gewees Ja. waaronder ons Ja, kon speel. jy moet dit oppas. Maar my pa het rekenaars gehad toe ek 'n kind was ook. En ek kan onthou dat ek weet nie wie was die oom nie, maar hy het soos my pa, hy was soos een van my pa se techie vriende gewees. Ja. En hy het my pa kom help met iets met sy PC. Ek dink dit was soos 'n 386 gewees. Ja. En toe kom die ou met 'n spul floppies nog daaraan. Floppy disks. Ja. 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 En toe dit soos 'n Formula 1 racing game opgehad en Dig Dug was die ander game gewees. Goeie En toe het tye. hy nou 'n spul van hierdie goed vir my pa Goeie tye. geïnstal op die rekenaar en ek dink dit was probably my eerste soos waar ek kon Serieus? sit en games speel. Ja, ja. En toe het ons nou later het ons soos Prince of Persia gehad, die eerste platformer. O ja. The Lion King. The Lion King Yes. en Aladdin, al daai Ja, tot in daai era games van gehad. daai Dit is games. soos 4 of 5 floppies of Dis stiffies so seker Hercules gebruik. game ook gewees nie. Ek kan nie onthou nie. En een van my En jy kan ook net een game op jou hard drive laai want jy ja, het limited disk space. So as ek daai kan game onthou- klaar is met jou om delete Ja, en dan ek laai jy kan weer 'n onthou- volgende game ek as kan ons onthou 'n toe my mission. pa 265 megabyte hard drive gekry het. Ja, dit was Jy man, serious dis 'n stuff. big ou. deal gewees. Want 'n floppy was KB's. Ja, en weet jy hoeveel fucking spreadsheets kan jy laai op 'n 265 megabyte Hard drive, hard ja. drive? Was Exactly. insane Soos 'n geweest. king. Weet jy geweet dat Suid-Afrika is die enigste land wat praat van stiffies, né? Maar regtig? Ja, daai term word nêrens anders in die wêreld Ja. gebruik. Hulle noem dit 'n floppy disk.
Ja, as floppy disks. Ja, en ons is Vir ons het twee goed, dis 'n Wel, ons floppy het en 'n stiffy. Ja, die floppy was die groot swartes wat so flexible was. Hy was en dan die ook. stiffy, ja. want hy het mos daai venstertjie wat jy so geklik het. Ja, dis die stiffies. Ja, dis die stif. Ja, die Ja. floppy het letterlik net soos dit was een of ander tipe plastiek En dan gewees. is dit dun. En dan het hy 'n magnetic Ja. O ja, Dis disk binne ingehaat. Ja. En dan in die plastiek wat om dit sit, is daar net soos 'n slot uitgelaserkat. Ja. En dis waardeur die ding nou gelees is van die Moes 'n unreliable media want hy Ja, hy's ja, heeltyd ja. oop die magnetic strip. Hy So jy compromised essentially. Ja, so Ja. stof en goed en daai ding kom maar nou net op werk. Hy. Maar ek dink een van my soos grootste memories as kid. Ek meen ons het baie, soos ek kan onthou by my neefie se huis, het julle ooit Golden Axe gespeel. Yes, ek speel hom nou nog by die werk want ek het vir ons 'n konsol masjien gekoop by die Ja. werk. Hy's daarop ook. Ja, Yes, daai ek is love awesome. Golden Axe. Ja, dis 'n Golden great Axe is guy. the En dan shit. het ons soos want ons is as ons bymekaar gekom het vir 'n family gathering aan my pa se kant, dan was dit soos 19 kleinkinders gewees. Ja. En al die lighties Oh, was man. soos in die een kamer waar die rekenaar gestaan het en dan maak ons beurte om Golden Axe te Speel op 'n rotationary basis. Ja. Want twee ouens kan saam speel werk. Dit is Ja. 'n sulke op. En toe later, nou heel wat later, toe ek in die hoërskool was, so ek was obviously too heavy. Ek het soos wat Rogan ook maar is heavy into games geraak en toe my maale vir ons die ek dink is 'n Nintendo 64 en ek het 'n buddy gehad wat 'n Sega Ja. 32-bit gehad het. Ja, hulle was die twee competitors in daai era gewees. Ja, en dit was so standaard 1 gewees en toe ek about standaard 5 is toe die PlayStation 1 soos 'n ding geraak. Ja. En ek dink toe ek standaard 6 is, toe het ek genoeg geld gespaar deur my koerante aflewer en toe het Vir ek my- PlayStation. ja, toe koop ek en my broer en my suster saam 'n PlayStation 1. Yes. En toe eers toe ek in Engeland was, het ek die PlayStation 2 gekry, maar tussen dit toe ek skool klaar gemaak het, teruggekom het van Engeland af, toe het ek weer begin PC's bou. Maar toe ek op hoërskool was, kan ek onthou, het ons Grand Theft Auto 3. My pa het by die werk. Classic. Yes, dude. Maar dis al Ja. top-down een. Nee, wat dit is- was nie top-down. Die top-down een was Grand Was Theft voor Auto hom. 2 en Grand Yes, Theft Auto daai 1. game was Ons het awesome. Grand Theft Auto 1 by my buddy Jason se huis. Hy het dit gehad op sy rekenaar. Ja. En dan het ons ook sy pa het letterlik op 'n Saterdag dan ons kom Vrydagmiddag van die skool af. Dan gaan sit jy agter die rekenaar en jy speel die hele aand deur. Totdat jy nie meer kan nie. Staan nie word jy vroeg op. wakker Ja. en dan speel jy weer games en hy het op 'n stadium ek dink dit was seker so 12 uur of iets kom hy daar in en sê julle is gaan fucking doen net iets buite. Ja. Dus julle is die hele tyd agter hierdie fucking rekenaar. Staan nie buite in. Ja, soos Ek voel dit as my kind heeltyd op die tablet is. Gaan speel net met iets, gaan Ja. teken iets of whatever. Ja, ek het mos vir Rogan een keer is hy ook die hele tyd op sy Switch. Ek sê vir hom, speel 'n bietjie buite man. Okay. Vat hy die Switch buite toe. Ja. Sit vir hom 'n konversie daar buite op die gras Met en die sit hy met die Switch. Switch en speel. Hy uitgedoen Buite, het hy jy gesê. het gedoen wat ek gesê. Ja, exactly. Hy Maar execute toe- commands. Toe ek nou op hoërskool is, dit Ah, was Grand Theft Auto 3 en Grand Theft Auto Vice City. Ja. Het ek op die PC gehad, my pa se rekenaar. En dan my pa van die werk af oor naweke het hy 'n projektor gebring. Ah. Dan het ons in my broer se kamer 'n kombers oor die venster gesit want dit is donker is al serious binne. gaming. Dan project ons Grand Theft Auto Vice City op die een Big muur. screen. Big screen. Mense moer in die die een straat. ou, die een lê op die grond op 'n matras en jy's basically GPS. So die ander ou sit agter die rekenaar en ry en jy kyk die projection op die muur en jy sê vir hom okay, volgende straat links, volgende straat regs. Want hy kan nie Dis 'n navigator. Ja. Dis makliker as om vir die hele tyd vir die Vir die minimap map te kyk en Ja. dan participate ek half Ja, jy's in deel van die game, ja. gaming ding. Nice. En dan het ons nou soos beurte gemaak wie ook as jy doodgaan dan sit nou die ander ou's beurt. Ek sal nooit vergeet ek nie toe my maale vir my 'n Super Nintendo gekoop het toe ek want ek het hulle geneig vir die ding. Ja. Toe was TV games 'n huge ding. Almal het
so kan TV games bal weg. Eventually kry ek TV games. En my pa en my oom, hulle is heavy close. My oom het vir 'n hele tyd het hy by ons gebly en roughly in daai selfde tyd het hy in ons huis gebly en goed. Toe raak hulle hooked op Battle City. En van is kom ons sê co-op game en dis 'n moeilike game. Ja. Dis 'n moeilike game. Ja, dit hulle speel daai game. Heavy strategy. Ja, hulle het strategy, hulle weet elke map waar gaan ons begin? Jy het mos so hulle het dit genoem die general. Is so eagle al onder wat jy moet protect hè. Dude, hulle is die enigste mense waarvan ek weet wat al daai game deurgespeel het. En my pa ook, hy het as hy en my oom nie saam speel nie, dan speel hy Bomberman. Hy is die enigste ou waarvan ek weet wat daai game kan deurspeel. Hy speel hom deur. Ek het Donkey Kong klaar gemaak. Bitter moeilike game. En ek het Super Mario klaar gemaak. Hy is ook moeilik. En dit was ook daai toe die PlayStation 1 uitgekom het wat 'n big game changer was, behalwe vir die graphics en wat dit nou CD's is en al daai stuff. Was die feit dat jy 'n memory card gekry het. Ja, jy kon game progress save. Dit is soos back in the day as jy Super Mario wou gespeel het, dan moet jy hom deurspeel in 'n sitting. Jy kan nie, daar's nie soos save jou point en kom later terug nie. Ja, en ons het ek het mos in Ruyten groot geword. Ek het vir die eerste 11 jaar van my lewe het ek daar gebly en back in the day was dit jy weet dit was kind of obviously baie safer as wat dit nou is. Jy weet ek sal nooit vergeet my pa het op Vrydag aande dan kom hy daar by die huis en dan luister hy musiek en dan gee hy vir my R2. Dan gaan ek arcade. Nee, fokol arcade, dis Ruyten nou. Jy gaan kafee toe. Ons in kafee op die hoek. Street Fighter daar. Ja, was nog voor Street Fighter ook. Daar was Ghosts and Goblins gewees en Pac-Man dink ek. Dit was dus 2 nog niks Mortal Kombat. Nee, dis jare voor Mortal Kombat. Dit is nog old school stuff. Maar ek kon met R2 die hele aand totdat die kafee toemaak. Net games. Games speel en dan koop ek nog vir my chappies en stuff, ek weet. Yes, dit was goeie tye gewees. Dan stap ek kafee toe. Ek is so 'n klein laaitie. Jy weet dan is dit winter is donker buite as jy terugkom en goed. Ja, is fyn. Is nie ek het ook soos daar was ek het in Wonderboom noord van die berg groot geword. By Wonderwater se kant. Ja, Wonderwater se kant. Ek het daar groot geword en ons het in Wonderboom gebly en dan Sambesi was soos 2 blokke af van ons af. Oeverkruin daar in daai geval. Yes, baie nou ek was in Oeverkruin en ek het gestap skool toe. So baie naby aan dit gewees. Yes. En onder Sambesi was dit Sinnewil en daar was die Sinnewil shopping sentrum. Ja, en daar was 'n kafee gewees by die sentrum waar die parking het, hy sit so op die punt. Ja, hy sit so en daarso het hulle altyd soos arcade masjiene gehad en dan kan onthou dan gaan my ma soos op Saterdag om groceries te koop en dan vat ek ook soos 50 sent of wat ook al ons ek in die kafee die hele tyd terwyl sy groceries koop. Was 20s back in the day. Ja, speel ons Mortal Kombat en my broer en een van sy buddies het een keer, daar was 'n paar kafees op die dorp, daar was 3. Dit was Funchal was die een kafee se naam wat naby ons was. Portugese kon kwai oom by daai plek besit het. Daar was daar die Stasie kafee, by die Stasie was daar ook 'n kafee. Dis nie so quick shops ja. Dit is 'n actual kafee. Ja, so Portugese slap chips en stuff. Ja, is almal Portugese mense. Probably. En dan was daar Johnny se kafee. Hy was bietjie meer in die middel van die dorp. En hulle het almal games gehad. Ek dink die Stasie kafee het gehad nie. Hy het dinge soos 'n foosbal gehad. Maar anyway, dit my broer en een van sy buddies het hulle eendag een van die games kom service daar by Johnny se kafee terwyl hulle daar is. En toe steel hulle een van die games UR Kung Fu. Is so 'n mannetjie wat so fight is. So 'n platform fight ding en so 'n mannetjie wat sterretjies gooi en wat so dive en sulke shit. Toe steel hulle daai spesifieke game se sleutel. Hy het so 'n ronde sleuteltjie gehad wat jy die panel voor oopgesluit het. Kan jy geld uithaal? Ja, jy kan nie heeltemal die geld uithaal nie want die geld is in 'n bak onder so hy 2 coin op mechanisms gehad. Vir player 1 en player 2 en dan is daar 'n houtplank gewees binne in die ding met 2 gate waardeur die 20 sente val. Maar die actual container onder waar die geld lê in die bak, moes jy oopsluit met 'n ander sleutel.
Hulle het 'n sleutel gesteel vir die Boons- coin mechanism as jy hom by service, nee. Vat hulle magneet met van was daai ou fucking nickel 20 sent hy's 'n magneet, hy plak aan 'n magneet vas. Al hulle sulke bosse 20 sente daar uit terwyl die een ou kyk jy dan is die ander ou daar agter besig. Unlimited gaming. Hulle die geld. Ja, maar jy deposit dit met hy het so 'n lewertjie gehad, so 'n dun metaal dingetjie wat die 20, ons het dit 20s genoem, rol oor hom en dan tik hy 'n credit. Okay. So as jy hom oopmaak en jy hom druk, Dan jy kan hom net druk met die vinger. Ja, jy dan lei het die so met John credits terwyl jy 20 sente is vir chappies, dis jou Ja, games te speel. nee, jy gooi dit nie weer terug in die masjien uit. Dis hy pocket. 50. Dis echt. Ja, nee, dis crazy tye gewees. Yes. Maar Anders om speel daar julle groot te word. enigsins soos first person goed of nie regtig? Ja, ek doen. Ek het verlang was dit soos al wat ek gespeel het. Ek het nou Tarkov het half Respawn FPS games vir my gebreek. Soos dis vir my baie soos Dis 'n ander tipe game. dit voel vir my asof van die consequences is nie. Jy gaan net die hele tyd dood in die respawn en jy gaan net weer aan asof Ek kan daar was nie soveel soos die nuwe Battlefield wat uitgekom het. O ja. Ek het sy open weekend of wat ook al gespeel en dis fun. Dis 'n cool game. Dit lyk altyd dis heavy cool. Dis cool choppers af te skiet. Dis nice om in die tanks te kan ry. Dis nice om maar dit raak net vir my baie vinnig baie repetitive. Ja, sal dit ding oor. Ja, ek dink dis hoekom soos want ek het ek het eintlik gejump tussen Apex en Call of Duty. Dit is Apex eintlik is baie cool game. Maar die ding is en nou is ons weer terug op Apex. Maar Apex se reviews het ek nou dag gecheck op Steam like terrible. Ek weet nie hoekom nie. Ek het nie gekyk hoekom maar dit is mostly negative vir een of ander rede. Maar ek moet sê dit is ek dink die ding nou met Apex en dit is die moeilike ding met al hierdie soos Battle Royale games. Daar's 'n moerse skill gap. So as iemand begin speel, jy kan nie net in 'n gewone lobby jy kom net in en dan gaan jy net dood. Ja, maar is dit nie 'n ding wat hulle ook ranking doen volgens jou skill? Ja, so hulle wat hulle doen is so jy het gewone trios in al twee platforms, soos Call of Duty en het jy gewone cross-platform. Is hy cross-platform? Ja. Maar op soos Call of Duty en Apex kan jy kan soos gewone Battle Royale speel of jy kan 'n ranked version speel wat jy dan met skill of dan is dit hulle nou ook goed met soos bots wat actually mense dan sit kom ons sê 50 as dit 50% bots 50% real players. Ja, en jy kan die difficulty stel of is hulle adaptive? Nee, hulle is ek moet sê so hulle is almal op die standard level die bots. Ja, maar wie ook al saam jou gegooi word is maar skill-based matchmaking. Yes, is ek reg. Ja, maar dit is baie makliker as om net in 'n ek het nou random lobby in te ek gebruik dis die ding met Tarkov so daar's geen matchmaking nie. So dis jy val net in 'n as jy fucking nou aan die einde van ons hoop dis amper die einde van 'n wipe inkom, dan het jy het niks goeie ammo nie, het niks goeie maar ek like dit, soos dis is level 1, jou skills is alles kak, jou en dan moet jy dit vat maande om met Tarkov het hulle dit half en ek dink nie dis 'n very controversial topic, maar hulle het 'n PvE version van die game gerelease ook. So jy kan speel waar daar nie ander players is nie. Maar dit is goed om te leer hoe die game werk. Dit is lekker om maar daar was klaar die offline mode gewees waar jy dit kon gedoen het. Soos om die maps te leer, help heavy baie. En ek het baie toe ek begin speel het ek offline gespeel. Want ek het buddies gehad wat dit klaar gespeel het saam met wie ek kon speel en dit het baie gehelp en dit hulle kan jou sê soos jy het 'n heavy bleed, gebruik hierdie ding om dit te heal wat ook al. Vat hierdie saam met jy leer vinniger eintlik. Maar om die map te leer, jy kan nie dit leer in daai kaart nie. Jy voel soos dead weight die hele tyd wanneer jy vir almal anders moet vra en nou is almal dood, nou wag hulle vir jou. En nou moet jy jou pad uit die map uit navigate, want jy nie ken nie, weet nie waar se extraction en so. Die offline mode het heavy gehelp daarvoor, wat shit is van die PvE van 'n player perspektief is, hulle het die community gesplit. So nou is daar minder mense wat PvP speel, want hulle wil nie, soos die een ding is, almal is is baie cheaters, maar enige fucking computer game met cheaters, dis nie dis standaard. Spesifiek net Tarkov nie, dit maak net meer seer in Tarkov wanneer jy doodgaan van 'n cheater. Ja, daar's 'n groter cost toe dit. Maar ook soos
die accusations in Tarkov is insane. Ja. Want Tarkov is een van daai games waar jy letterlik, jy dink jy hardloop nog en die volgende oomblik sit net soos klak, hy is dood. En jy het geen idee van waar af die ou jou geskiet het of wat ook al. die kan ook die seker nie skill kill cam gap nie, dink nee. ek is ook Ja, en massive, baie man. keer is mense soos nee, daai ou cheat uit en soos dude, hy het net 'n beter angle op jou gehad. Hy het 'n right hand peek gehad, jy het 'n left hand peek gehad. Hy hoef nie sy geweer op die verkeerde skouer te gesit het om sy kop te kan uitsteek nie. Ja. Hy het klaar die angle op jou gehad of hy was die meer aggressive ou gewees en daai Ja, millisekond. nou voel dit soos cheat. En ek voel Ja, soos dan give voel him dit- his credit. Soos Ja, en hy het jou net in die kop geskiet en dit het al met my ook gebeur. Waar ek Ja. soos ek hardloop met 'n pistool en ek's lucky. Ek van die hip af skiet ek per ongeluk die ou in die gesig. Ek wou net 'n bullet afkry in sy rigting dat hy my moet uitlos dat ek in cover kan kom. Ja. En toe toevallig is daai een bullet reguit in sy gesig vas en toe is hy Ja. dood. maar speel jy op ping though? Is Nee, local, Suid-Afrikaanse local, servers. like local Ag, servers. dit is so Hulle nice. het local servers, ja. Ek Ek dink- average van 9. Oh, yes, Ja, that's the way, ja. want dit is die wat COD nice maak is daar Suid-Afrikaanse servers. Dis die Maar- ding wat ek nie like van Apex nie. Ja, want dan Ek speel kan ek nie- altyd op fucking 180, 117. 200 ping. En jy raak gewoond daaraan en jy kan Ja, adjust. maar op daar jou is 'n daar gaan 'n gap kom op 'n stadium veral Definitief. soos wat ons doen nou die diamond grind. Maar Ja. dude, as ek net daai sekond later om my draai gaan, Ja. fuck dit. Ja. Dan sien Ja, dit. Ek het nou onlangs 'n bietjie Helldivers begin speel. Well, ja. Dat is ook nogal 'n lekker game want ek speel mos oor die algemeen maar net World of Warcraft. Dis ook 'n PvE extraction Ja. game, nou. Ja. Okay, dis cool. Wat's dit? Dis- Helldiving. Helldivers. Dit is 'n Helldivers. third person view shooter. Okay. Looter shooter wat jy soos Jy gaan af na 'n planeet toe en dan Ja. soos robotte of bugs Bugs of en wat sulke ook goed. al, en Okay. met fight en objectives complete objectives. Ja. Okay, dis baie cool. Ja, maar hy, is daar dan soos my dit is nie ook soos online PvP ook. daar's nie PvP Nee, in daar's dit net nie. PvP. Dis nie soos Ja. Ark Raiders Yes. het mos die PvP Ja, E. PvPVE. Ja, ek vat net eers vir 'n World Ja. of Warcraft break ook. Ja, ek elke nou en dan sê ek soos okay. Ek het nou weer The Burning Crusade gespeel en 'n paar raids gedoen. Dis die eintlik tweede- baie lank los. Tweede phase van die raids uitkom toe sê ek soos okay, ek sou. Vir my is die ding nie, Ja, ek wil nie vir wat? maandeliks betaal om 'n game te speel nie. Dit is nog steeds vir my goedkoop vir die ure se entertainment wat dit Ja. bied. Jy weet, dit is $260 of iets. Maar ek meen as ek kyk wat gisterand se Disclosure Day my gekos het, fok. Ja, dan dis R260 se kyk. Ja, is nie so Want bad ek nie. speel elke dag. Maar die ding is ook die obviously die game consume so baie van jou lewe. Dit is Ja, dis 'n time intensive ding. fucking mal ou en dit As jy regtig wil ry en stuff. Ja, Ja, ek het dit en ek ook se toe- alcoholic ook, jy weet, ek het alt characters te veel. Ek het kan nie net ek met het een World speel. of Warcraft Kan begin nie. speel toe ek het nie eers 'n proper internet connection by my huis gehad nie. Ek het 'n foon connect aan my PC Ja. en met Vertel. Deur 3G 3G gespeel. 3G Ja, World dan of speel jy Warcraft op soos gespeel. 800 millisecond ping en Ja. sulke goed. Ja, maar ons gaan speel hè. Ja, en George Gamer. ons het dit 'n groot rede hoekom dit was soos my broer het in België gebly op daai stadium. En dit was hoe ek en hy ons het saam Ja, World of Warcraft gespeel en dan het ons kak Ja. gepraat terwyl ons games speel. Ja, Dis TeamSpeak. in contact gebly het. Ja, letterlik op TeamSpeak. Ja, back in the day was Voor dat Discord. was die voice. Ja. Dat was die voice ding geweest. Wat is julle favorite game nog ooit? So as jy 'n top 3 moet noem. Ek dink een van my favorite games purely vir die fun wat ek gehad het met my buddies was Quake 3 Arena. Yes, ja, dit was van. Wat- Ja, dit is net Al die Quake multiplayers Ja, was die- yes, dit was ons het op 'n stadium net dan as jy Een van my eers geleer buddies- het hoe om te rocket jump. en stuff. Ja, nee, ja, Yes. ja. En daar was soveel mods en goed wat jy soos Insta-Geep speel waar dit net 'n railgun is, single Ja. shot instant Ja. death en daai goed. My een buddy, hulle het 'n plot gehad daar naby Cullinan. Ons het dit die plot genoem want almal het daar uitgegaan. Jy weet, dit is 'n mooi ou groot huis, 'n moershuis met klomp slaapkamers en 'n sitkamer en daar was net hy en sy ma en sy pa wat daar gebly het. Jy weet, nou is hierdie hele plot van self. Yes, ou naweke dan poel ons in daai plek en van Vrydag tot Sondag. Bland. Ja, jy slaap en word wakker en speel en goed, jy kan enige tyd van die nag Drink opstaan. die hele tyd Iemand is Coke. besig Iemand om is te besig om- speel en something. En daar sal ek nooit vergeet nie, het ons het Quake 3 Arena so lank aan een gespeel. Want as jy
jou oë toemaak, O, dan dan sien jy net dit, fucking ja. daai game so geïmprint geburn in jou. ek onthou Dis net dit, ja. rockets en stuff, jy weet so ja, Jy hoor die definitief explosions en goed as jy die probeer hele slaap. tyd. Jy kry dit net jou kop uit nie. En nou, die dit is fucking definitief een van my die favorites. headshot en al daai Ja, shit. ja, 5-minute warning. En dan excellent. En daai voice wat jy heeltyd so ja, daai ek moet sê daai game is purely vir die memories wat ek gehad het saam met Ja. my buddies met daai Ja, ek het games. nogals met Baie fyn, Call of Duty Modern Warfare die eerste keer toe Modern Warfare uit. Dit was Ja, Call of Duty. maar daai was 4. soos die beste ene. En ons het hom Beste ons het een. letterlik by my een bra se huis. Ek en hy het saam gewerk by Bear Engine Cooling. Ons was altyd so store boys gewees. En ons het by dit was my terwyl ek geleer het hoe ek het my CompTIA A+ en Yes. N+ gedoen terwyl ons daar gewerk het. Nice. So toe het ek geleer van networking en al daai stuff. Ja. Lekker. En toe wil ons nou kan maklik LAN om Call of Duty te speel. Ja. Toe trek ek vir ons daarby want hy het by sy girlfriend se ma in die moot in die buitekamer gebly Yes. en dan was ons so 'n afdak net langs die buitekamer waar die braai area en die swembad was. Ja, ja, ja. Toe trek ek vir ons 'n hele netwerk daar wat die twee buitekamers geconnect het met 'n switch Lekker. Permanent connection tussen dit. en punte Nice. onder die Nice. afdak ingesit waar die braai is, alles laat ons het net 'n tafel daar kan En jy plug net in en jy en jam. almal man. plug in, Ja. IP's is klaar, want dit was die ding wat ons baie vinnig Die geleer het. netwerk setup Dit was is altyd 'n moeisame netwerk setup En om die games te koppie. Jy weet almal moet nou koppies skryf van die games en goed, dan kan trek jy die En netwerk patches. dood want almal koppie fucking goed op Ja, dieselfde en tyd. die een brawe daar, die Wessel, die sy girlfriend se broer, hy was soos 6 jaar ouer as ons, maar hy het klaar gewerk as 'n IT ou. En hy het sy eie soos on the side het hy PC's en goed gebou vir mense. Dis So hy het 'n- verduidelike wax. Hy het 'n Ja. Esquire account gehad. Nice. So ons kon so switches en ons het kabel gekoop om kabel te Jy kan hoef nie trek. retail en- pryse te betaal, So jy kry dit in as ouens al dealerpryse. aankom, die tafel staan reg, die stoele is Jy reg plug en net alles. in en Jy go. sit net jou rekenaar op, connect power, plug in en dan kan Boef, jy speel. en En toe het Ja. ons later het ons 'n NAS server ook opgestel. So al die games So al die games en goed run op Yes, die ja, nee, NAS. dit was tot dit. So ons dit was en daai was ook soos van my want dan koop ons op 'n Vrydagmiddag op pad terug van die werk af, ons het 3 uur klaar gemaak op 'n Vrydag. Dan koop ons 'n bottel brandewyn en 'n bottel Coke elk Ja. en dan gaan ons na sy huis toe, my PC is klaar in my kar. Die ander ouens kom soos hulle van die werk af kom, almal met hulle brandewyn en stuff en dan braai ons soos wors Ja. om worsbroodjies te Dit gaan nie maak. oor die braai nie, en braai is net soos Ja, ons my moet iets swaar- eet. Ja. My swaar Andrei wat so 7 jaar jonger as ons was, hy het ook games gespeel, so dan ry ek na Lorenzi se ma se huis toe, gaan tel hom op, bring hom daar na ons toe. Nice. Rook hy saam met ons sigarette en goed en lad en hy het nog Wat was probeer jou- om by Dota te leer. Wat is jou favorite games? Yes, ek moet Of sê game? ek dink een van my beste experiences ook met dit. Ek dink dis het, so ek en my pel, dis waar ek eers begin online het. Toe het ons Black Ops 2, toe dit net Black Ops, Call of Duty Black Ops, toe dit net uitgekom het, toe het ons dit op die PlayStation 3 begin online jam. En dan was dit iets, ek het nog nie eens 'n headset gehad nie. Ek het net so Die oor TV oor se mic ding sound. gehad. Ja, ek het hierdie TV se sound gespeel So en is dit deur dit en so oor mic. Yes. En dis al wat ek kon Shit, doen. En toe ek monitor toe gaan, toe sê ek soos, "Wow, okay, Ja. hierdie is where it's eintlik at." Ja. Maar ja, first person op Black Ops was my. Ek en daai selfe Ja. buddy wat daar op daai plot gebly het, hy het Command & Conquer gelaaf. So wat ek nou wou vertel het van die van die Command & Conquer. Daai buddy van my wat op die plot gebly het, Command & Conquer Red Alert, hy het dit gelaaf. Ek ook. Dis 'n goeie game gewees. En back in the day in die begin het ons nie 'n netwerk gebou vir dit nie, ons het net ek en hy. Ja. Speel ons sommer met 'n serial kabel. Ja, kan ek net stryd. Ja, want die game het options, jy kan sê wil jy met TCP/IP connect Ja. of parallel of serial. Speel ons op serial, nê. Ons deal was altyd dat
jy bou eers jou bases en alles om Ja, besluit ons kry cool, reg, ons nou gaan gaan ons nou fight. fucking oorlog voer. Ons is ready nou, né? Maar dis nie eintlik wie die game moet speel nie, maar dis fine. Warfare is maar 'n deurlopende ding, vra vir Rusland. En dan dude, die battle is so groot, nê, laat die data transfer op daai serial cable, die game lag in sy moeder nou. Want hy's nie gemaak vir daai tipe traffic en goed om met daai serial connection te doen. Ja, dis ook een van my favorite memories. Dis al die regular wat ons gespeel het. Die daai experience serial wat jy gehad het met die game is amper meer belangrik as wat die game was. Self was. Soos ek dink vir my as ek 'n top 3 moet noem en ek cheat al klaar eintlik deur 'n top 3 te probeer noem want Ja. al die Grand Theft Auto games Ja, en al twee die Red Dead Redemption. Red Dead Revolver was ook cool geweest, maar Ja. Red Dead Redemption 1 en 2 plus die Undead Nightmare DLC vir Red Dead 1 was exceptional games geweest. Dit was Ja. great. Maar Red Dead is baie cool. Red Dead, ja, dis soos in terme van storie, veral Ja. Red Dead 2. En die graphics en goed, dit is 'n graphics en alles beautiful is game, insane. It's 'n baie mooi Dis- game. Dis regtig net so 'n goeie game gewees. En ek het dit nou al 'n paar keer deurgespeel. Ek wonder hoekom het die online ene nie gewerk nie. Dit is weird vir my. Hy werk. Nee, maar ek bedoel hy's nie popular nie. O ja, Want- ja, dis dis maar 'n baie weird. role-playing ding. Dis dieselfde met Ja. Grand Theft Auto online. Ja. Dus jy moet heavy into role-playing wees. En ek Ja. dink nie almal is dit so. Fair. Soos ek het ook Ek het die online een bietjie gespeel, maar jy encounter nie eintlik baie ander Ja, jy mense sien nie regtig daar. baie ander Yes, mense. GTA is die GTA hardloop net is dan ry iemand crazy. jou dood. Ja. Of ja, dis intens. Ja, dis Ja, crazy. dis baie erg. Maar dit Of is ek so baie cool, mense wat dit soos job. alles. Maar ek dink deel van die rede hoekom ek so fond is van die Grand Theft Auto games veral is omdat ek en my broer dit so saam gespeel het Ja. met die projek. Ja, dit gaan oor daai connection, jy weet. Dit is Ja. vir my ook goeie memories saam met my en daai buddy van my wat Ja. op die plot gebly het. Want Dit is nou wat as ek jy my onthou. vra soos ek wil nie meer 'n Call of Duty game speel nie, maar daai Ja. LAN sessions wat ons by Karel Dit se was huis lekker. gehad het, is just van my favorite memories Ja. gewees. Ja, ek moet sê ek dink een van dis nou half 'n odd ene, maar soos rugby ou uit kom met daai Ja. memory waar jy weet Saam met jy jou buddies op die yes, en bank. almal volk uit en almal haat mekaar op die stadion. En Ja. dit was so fun geweest om Ons met het as 'n baie groep so te FIFA enjoy. ook so gespeel en selfs Tiger Woods golf. Yes, was Yes, het Tiger Woods David ek Barton. gespeel? Tiger Woods Yes, goal I- was ook 'n champion. Yes, Ek en Rogan speel nou nog partykeer PGA teen mekaar ook op die Xbox. Nice. Ja, want ek het daai nuwe 2K25 Mm. in my subscription gekry. En ek moet sê dis cool, maar die EA een is baie Ja, beter vir my. beter. Ek hou baie Was meer meer van fun EA se geweest, ja. ja. Veral as jy byvoorbeeld want op hom kan jy die bal spin, soos Yes. jy doen mos iets. Ja, jy kan kry nou iets. ook die bal spin, maar dis nie meer so aggressive soos wat dit Ja, was. daai met tyd jy die sit EA. op daai kant van die green en dan rol hy aan. Ja, aan dit die was kant. daai version van die game was baie meer arcade geweest Ja. en dit het dit meer fun gemaak. Ja. Want nou het hulle bietjie meer in die realism ding probeer inlean en dit het al so bietjie van daai fun uit dit uitgevat want jy kon soos in die ou een as jy in 'n slegte posisie is en jy kan net kan hierdie hulle stop nog- speel dan sê jy sê sorry, ek gaan net backspin op hom sit. Ja. En dan pull jy hierdie amazing shot waar hy soos oor die green agteruit rol in die gaatjie in en dan's almal soos what the fuck. En dit was die ander ding wat dit cool gemaak het, is die feit dat jy 'n 4-bal kan speel. Ja. So jy kan 4 mense op dieselfde Maar tyd hoe speel. werk dit dan? So almal Een sit en controller, kyk. jy het net Ja. een controller wat jy rondpas tussen almal, Okay. want jy speel net een ou op 'n slag obviously. Yes. Ja, en En dan is speel die jy nou ou maar wat jou shots. oor die verste van die gat is speel eerste. Yes. Altyd. En ons Ja. het in Engeland het So ons maar ook soos wat golf werk, jy. Ja. in die ene huis waar ek gebly het, die een ou Richey, hy het 'n PlayStation 2 gehad en hy het die golf game gehad en ek en hy het albei gewerk in die betting shop. So ons het albei altyd as ons soos golf tournaments en stuff was. Al die ouens in die huis het die golf gekyk die hele naweek en dit was vir my fucking boring geweest, maar die enigste manier hoe dit vir my interessant kom raak is as ek gedobbel het. Ja. So dan het ek geld op een of ander dude gesit en dan mag kyk, maar dan het ons tussenin as dit nou soos boring is of wat ook al, dan speel ons
speel ons Yes. EA Ja. se Tiger Woods op die Yes. PlayStation terwyl ons wag vir die golf om weer 'n bietjie lewe op te tel. So gepraat van skoolbank, yes, ek onthou nou aan 'n ander ding ook, ek en my ander beste buddy, toe was hy ry en hy trek, Pretoria toe trek, dit ek en hy maatjies geraak. Ek was so 11 jaar oud. Ja, hy het ook in die pad van my gebly. Ja, in hoërskool. Op bank ons ook skool, ons speel ons street road. Ja. Was ek op die, hy het 'n 486 DX266 486 PC gehad, 'n nice PC met kleur en jy weet dit was toe daai era van begin, ja, voor Sound Blaster net, jy weet Ja, eventually die volgende upgrade was Sound Blaster en nog 4 met RAM, jy weet seker daai tipe shit. Maar ja, dan speel ons daai street road, bank ons skool in die oggende. En nee, want sy pa het in Joburg gewerk, so hy gaan vroeg werk. Bietjie pink slip reisies. Ja. Vir 'n ander ou se kar, die speel die hele dag om my kar van jou op te bou. Dan Ja. daai is die ander ouens om hulle karre te vat. En dan gaan sy maale werk in die oggend en dan my maal het bietjie later gery want hulle het nader gewerk. En dan gaan ek na sy huis toe totdat my maale waai. Ja. Ja, daar is hy. Dan se tyd. Ja. Ons het ook Gaan nie skool toe nie, ek gaan na hom toe. ja, ons het ook skool gebank. Ons kry mekaar ja. voor die skool in die oggend. So Ja. my maat my 7 uur. Maar daar gaan drop. Jy gaan sy nie ry- in nie. Sy het skool gehou by Laerskool Wonderboom, so sy het op ry onder by die bult, ry sy verby op pad Laerskool toe, dan laai sy my af en stap ek tot die bult op na die hoërskool toe. En dan kry ons 3 buddies mekaar dan en ons sê, "Fok, ek sien lus vir skool vandag." En okay, stap ons af, Rory letterlik soos 100 meter weg van waar my ma my afgelaai het Rory gebly. En hulle het 'n PlayStation gehad. Stap nice. ons af sien. Easy, maklik Ja, Hulle hy na is skool in- toe gaan, ja. Maak vir onsself gebakte eiers en toast. En dan sit ons dan speel ons soos Road Rash. Wat hierdie so bike game waar jy soos pype en goed het, dan kan jy O, mekaar ek het dit afbliksem al van die gesien, Ja. van die Dis amper soos motorfiets Mario af. Kart tipe Ja. maar 'n bike version. En hulle het ook 'n ou Sega, ek kan nie onthou watter een was nie, maar daar was soos 'n Jonah Lomo rugby Ja. gewees op dit. En dan het ons dit ook altyd teen. En daar was so 'n triek gewees aan dit waar jy doen die blok animation om jou af te stamp. Maar as jy soos in 'n bondel ouens inhardloop, dan haak hy vas op die, dan druk hy dwars deur die hele bondel van almal so dit. En dit was soos Dink amper soos Jonah Lomo in real life. ja, Dink en dit daar was vlieg soos weg. 'n ding gewees ook altyd. feature. Ek Ja. onthou ook soos as die rugby, wat het ons nou later het ons die meer advanced EA rugby games ook begin speel. Yes. En net die soos die kompetisie wat ons gehad het, waar soos ons het 'n hele, dan sit ons by die skool, dan kies almal sy span wie hy gaan speel en dan soms ons eie super rugby. Al maak jy eie party tournament en games dan goed. speel net een ou en dis sy span en dan speel jy teen die komputer. Dan kyk die ander 2 ouens en dan sit nou soos heavy pressure want as jy hierdie game verloor, Dan dan gaan jy nie Dis 'n genoeg punte hê om tournament. deur te skuif aan die volgende ronde toe nie en dan moet jy die hele World Cup deur Nice, spectator wees. Ja, dit klink fantasties. Ja, daai was goeie tye gewees. Ja, dit is nogal interesting dat van my fondest memories oor gaming en goed is ou memories. Ja, Die lands en goed, die personal connection en goed. Dit ek meen ek sien Ja, nou mense wat ek land en goed meen nie. daar's 'n ander tipe daarvan nou waar dit soos dis nie meer die soos ek kan onthou toe ons Call of Duty gelerg het daar onder die afdak. Dan flashbang jy die ou. Jy sit al die ligte is af sonder die afdak. Dan sien jy het hom geflashbang onder die flashbang afgaan en sy gesig oor sy skerm oplaai, jy weet. En daai en na elke ronde wat ons klaar gespeel het, gaan staan en 'n sigaret rook en almal drink hulle Ja, dis brandewyn. daai en debrief en nie soos eers toe ek jou daar gesnipe het en daai goeters. En lag weer daaroor en goed. Ek weet dit was fun. Ja, Lag daai is nie meer daar nie, maar ook die ander deel daarvan is soos Andrew wat een van my beste vriende is en hy bly in Amerika. jy kan nog steeds sien. Ja, ons praat redelik gereeld, ten minste 1 keer 'n week met mekaar en dis gewoonlik maar op Discord omdat ons saam 'n game speel. Ja. Partykeer speel ons eers game, ons sit net en kak praat op Discord. Ja. Weet. En ek en hy het mekaar ontmoet op Xbox.
ons het letterlik Dis baie soos cool. ek het Star Wars Battlefront gespeel en Dis hy ook was 'n MMO nie. Daar was mos 'n Star nee, Wars dis soos 'n MMO. third person shooter Right. tipe game gewees. Okay. En hy was op my team gewees en ek en hy was die enigste 2 ouens in die team wat mics gehad het. En ons het gepraat en begin soos ek het jokes gekrak en hy het gelag, so ek maar dink ek's funny of wat ook al en toe hy soos toe die einde van die game kom, so Nee, nog hoorie niet. dude, ek gaan jou add, kom ons speel, gaan jy nog speel? Dus ek sê ja, ek gaan nog 'n rukkie speel, so Nice. speel saam. En toe raak ons so goed vriende dat hy van Amerika af Suid-Afrika toe gekom het om vir my te kom kuier. Wow. En dit is nou al Maar is hy 'n Yes. Amerikaner? hy's 'n Amerikaner. Ja. Ah, okay. Bly in Michigan. Nice. Dis cool. Ek het gedog eintlik hy's 'n Ja, ek dink Suid-Afrikaner. Nee, hy is Suid-Afrikaner. Amerikaner. Ja, hy Ja, en okay. Seth het ek al twee ontmoet op die Xbox Dis hulle crazy. albei Ek hoor in dit sy Suid-Afrika naam is gekom. so baie. Of Ek wat ek sien dog is is 'n Ja, en soos my skoolbuddy, hè? ander buddy Matt wat nou die dag hy bly in die Kaap. Hy het opgekom om vir sy ma en sy suster hier in Joburg te kom kuier en te kom braai by my. En die enigste ander keer voor dit wat ek hom in lewende lywe gesien het was 'n paar jaar terug toe ek in die Kaap was. Toe het ek en hy saam 'n bier gaan drink, maar ek en hy het ook net ontmoet in 'n communal Discord channel. Dis Ons pretty cool. is games gespeel het saam Dis- met ander mense wat ons geken het. Ja. En toe begin ek en hy ook chat en add mekaar in server en toe raak ons ook net soos vriende. En ek en hy praat Dis pretty pretty much cool. elke dag met mekaar want ons altyd speel Take Off en ons altyd Ja. speel Deadlock. Ek dink dit is wat cool maak van soos byvoorbeeld van online is. Dit is al waar die weird ouens vriende gemaak het in hulle, Ja. jy weet, so iets byvoorbeeld wat weird is, ek het op hoërskool het ek 'n was 'n ou in my kos, hy se naam was Tertius geweest. En hy was soos 'n jaar, 2 grade bo my. En ek ontmoet toe my pel Richard op universiteit. En hy sê toe eendag vir my, ja, ek game saam met Wim en Tertius. Ek so, okay. Ja. Small world. Ons hè? nog 'n Oh, Tertius daar buite. Oh, naam klink bekend. En toe eendag, toe begin ek agterkom, dit is die bra wat saam met my toe op skool was. En toe het Richard en Tertius soos baie goeie vriende geraak. Nooit mekaar ontmoet in lewende lywe nie. En toe soos 2 jaar terug vir die eerste keer en mekaar in persoon en soos, o, dis hoe jy lyk, bro. Ek het nie eers Ja, geweet ek nie. ken jou stem, maar jy Maar weet ek weet nie weet of so die nie. ander ou lyk. Ja, nie. die Nice. ding is en is soos toe Madeline nou daar by ons kom braai nou hulle is nie eintlik getroud nie, maar hulle is getroud want hulle is al soos 13 jaar lank saam en bly saam en whatever. Dis maar net 'n Maar toe formality. sê sy dis vir so fucking weird dat weet ek en Matt ons praat met mekaar die hele tyd asof ons soos dis ek sê ja, maar jy vergeet hoe baie tyd spandeer jy actually wat jy Dis saam met net die praat persoon. met die ou want jy's besig om 'n game te speel en dan gaan Ja. 3 ure soos Ja. fokol Ja. verby. Ja. En wanneer anders sit jy net en praat kak met iemand vir Ja. 3 ure. Soos Ja, dit net gebeur random net shit. wanneer jy besig is om games te speel of Exactly. as jy by 'n bar uithang en jy is besig om pool te speel of Ja. Ja, so 'n iets. activity. Dis 'n as- mutual dat- activity. Dis 'n wat- mutual activity. Maar ek voel ook as jy so game is, dis wanneer jy op jou, so, dis my experience, is wanneer jy die egste jy is. Soos jy's, Yes, ek is jy- 'n rage fucking ek raak kwaad. ou. maar daar's Is nie dit? filters Yes, nie, daar's ek raak net, die dis relaxed wie jy is op jou gelukkigste in jou Ja. flow state as 'n Ja. mens. Dis wanneer jy so iets Jou doen. en fucking kont. verloor het. Verloor het. Ja, heeltemal. Ja, maar ek dink ook in Tarkov ook want sy sê Ja, sê jy ja. death is expensive en dit is painful wanneer jy veral as jy daai game speel gaan jy rage. Ja, yes, en is Ja. nou met hierdie Icebreaker event. So hoe dit werk, dis 'n PvE map. Maar dan soos 'n hele task line wat jy deur moet Ja. gaan om nou daar's rumors van hierdie icebreaker iewers off the shore wat vassit. Ja. En die een AI faction, die Rogues, het nou interest in hierdie ding vir een of ander rede en jy probeer nou uitfigure wat gaan daaraan. Dan moet jy nou met mechanic praat en hy details en dan moet jy transport opset en dan praat jy met Prapor en hy sê ja, ek het eintlik hierdie chopper en dit gaan jou 1 miljoen rubles kos en jy moet vir my hierdie fuel bring wat ek nie het nie vir die ding en wat ook al. En dan wanneer jy by hom kom en jy gee vir hom die geld en jy gee vir hom die petrol en sy sê ja,
dis ek het gehoor Black Division gaan daar wees. Dis nie veilig genoeg vir my om my chopper in te stuur nie. So hoe jy daar uitkom is jou saak. As jy dit veilig is, laat weet my, dan stuur ek die chopper om jou te kom haal, maar so dan moet jy nou met 'n ander ou, dis 'n hele ding om by die ding uit te kom, en dan moet jy, dis 'n transit map, so jy moet in 'n raid ingaan, op shoreline, dan moet jy na 'n spesifieke punt toe gaan, wat almal, want dis 'n nuwe event, so almal probeer om so toe te gaan, en daar's dis 'n jetty, met 'n een point of interest wat al die ja, dis 'n jetty op die fuck. pier wat uitgaan, en dan sal nou 'n boot daar gepark, en dan moet jy daar kom, en dan moet jy transit van daar af, so jy activate 'n nuwe ding, en dan moet jy soos 15 sekondes wag vir dit om af te gaan, en dan hoef jy nou in die PvE map in. Maar obviously is daar soos snipers wat lê almal op die shoreline. Ja, en daar's ander ouens. Dit het al soveel keer gebeur dat ons kom daar aan, dan sal ander ouens wat probeer om na dieselfde ding toe te gaan, maar dis nie ook riders vir ons gaan soos Don't shoot. Gaan julle maar so lank, don't shoot. Dis is nou fight ons om te kyk wie wen, en dan gaan Matt dood, en dan sê ek soos, okay, maar ek wil nie alleen Icebreaker toe gaan nie, so dan moet ek weer extract, en dan sit weer julle en dan alles weer oor. So dit maak dis wanneer jy sê jy fucking kom. ja, dis nou typies en dan wat nog dis is een ding as 'n player my dood, want ek is nie die mechanically most gifted first person shooter ou in die wêreld nie. En Tarkov is 'n baie moeilike first person shooter ook, want die recoil is bietjie meer intens as ja, en jy aim af in 'n vizier en sulke tipe crazy shit. Die recoil en hoe jou bullets travel verander ook depending op wat se bullet jy gebruik, en so party van hulle mik jy oor 100 meter, dan skiet hy presies waar hy jy weet waar jy hom gezero het, maar ander keer dis die M61 bullet, so hy gaan bietjie hoër want hy het meer muzzle velocity wanneer hy uitkom en al so shit. So dis daai hele, maar dan sit ook soos om daai bootjie te gaan gebruik om uit te kom by die Icebreaker, moet jy 400,000 rubles betaal. So elke keer wanneer jy ingaan, moet jy 400,000 rubles op jou hê, en jy moet die chopper ook betaal om uit te kom, want hy jy het vir hom alles gegee. En as jy doodgaan, dan drop jy daai nee, so die geld kan jy gelukkig in jou safe container sit. So dis 'n 9x9 squares, hulle noem dit jou ass of jou prison wallet. Ja. En alles wat daar binne is safe. Al gaan jy dood, het jy dit nog steeds. Maar so jy sit altyd jou box daarin. Ja, jy kan geld daarin sit, jy kan keys byvoorbeeld daarin sit, jy kan iets wat een inventory item bevat. Ja, jy kan jou meds byvoorbeeld, soos as jy 'n IFAK of 'n AFAK by 'n dra of 'n Liwa healing kit, dan kan jy dit in jou ass sit, maar jy kan nie bullets in sit nie, jy kan nie in jou ass. Prison wallet. Vang jy nou. Maar en die ander ding is, nou gaan jy Icebreaker toe, so op Icebreaker fight jy die rogues wat dis AI, maar hulle is al klaar baie moeiliker as wat die gewone scavs is. En een van die rogue bosses is ook daar, maar dan wanneer jy hulle, die 9 of wat ook al van hulle wat daar is doodgemaak, dan gaan jy in, en dan kom die Black Division nou by die boot aan. En dan moet jy in die Black Division fight in die engine room van hierdie fucking Icebreaker skip. En hulle skiet die beste ammo, hulle is meer aimbot as wat die rogues is, en as jy nie jou beste gear invat nie, dan gaan jy heavy sukkel om hulle dood te maak. As jy kak ammo het, gaan jy nie deur hulle plates kom. Kan jy dit alles verloor? As jy doodgaan en jy kan insurance, as jy shoreline toe gaan byvoorbeeld en jy vat insurance en iemand tel nie jou gear op en dra dit uit nie, dan kry jy dit terug. Jy kry nie goed soos jou medkits en jou bullets en jou daai klas van kos en sulke goed terug nie, maar jy kan jou geweer en jou armor en so kan jy insure. En as niemand dit optel en dit extract nie, dan kan jy dit terugkry soos 'n dag later, as jy die insurance betaal het. Maar as jy op Icebreaker gaan, maar dan sit 'n time-gated ding, dan kry jy dit eers later. Ja, maar op Icebreaker maak nie saak nie.
al is jou stuff geïnsure as jy doodgaan, therapist se crew kan nie daar uitkom nie, so hy kan nie jou insurance vir jou return nie. So as jy daar doodgaan, is alles behalwe wat in jou ass is weg. Prison wallet. Is 'n tipiese wallet wat ek wil empty hou daai. 100%. Ja, nee, Ja, en verseker. Darkov is dis ook wat ek agtergekom het is soos jy kan ek dink hulle het dit verander nou dat jy max 4, dit was altyd 5 ouens in 'n groep saam kan speel. Ja. Maar dit raak chaotic ou, want dis Ja, ek kan soos- dink, maar ook kan daar's jy nie- mekaar doodmaak. Ja, Ja, dis- nee, dis die Friendly ander Fire ding, en- ja. baie is makliker as wat jy Ja, want hy ek kan nie het so ding terugskiet gesien nie. van Peanut en Gingy, waar Peanut die altyd vir Gingy doodmaak. Ja, en die ding is daar's nie dis nie soos Call of Duty waar daar 'n indicator bo die ou se kop Ja, is wat hy vir jou lyk soos die wys ander dis ou. jou. Nee, jy jy gaan net moet dood. communicate en die hele tyd sê so om duos te speel is vir my heel manageable. En selfs dan, ek raak partykeer die bliksem in vir Matt want hy sê ek sien 'n ou en dan sê ek soos Waar? okay, waar? Voor my. So ek sê dude, ek weet nie in wat se fokke rigting kyk jy nie. Soos wat bedoel jy voor my? Hy vir my min of meer 37 nodig. Ja, en dan- Okay, Ja, in ons daai werk in rigting. kliks. Maar dan is dit ook nou soos moeilik want nou begin die ou op hom skiet en hy skiet terug en dan is dit moeilik om te praat want jy probeer fucking lewe en Jy wat hoop ook nie al jy skiet ek hoor hom nie nie. die skote en ek probeer Ja. bepaal van wat die ou het 'n silencer op so daar's Maar niks imagine muzzle as dit flash soos nie. jy sê as dit 5 ouens is. Ja, so die hoeveelheid kere Ja, wat okay. ek het die een ou Andre, ek het opgehou om saam met hom te speel want hy fok die hele tyd op sy eie mission uit. Dan is ons 5 ouens wat saam speel, maar dan gaan doen hy sy eie ding en hy communicate nie. Hy sê soos wanneer ek en Matt speel, dis die hele tyd van ek is nou by dorms 2, ek klim by die venster by die badkamer en ek gaan by die trappe op. Ek is in hierdie kamer. Jy communicate die hele Ja. tyd waar jy is van as jy nie doen nie dan Hardloop hy op jou af en hy skiet jou dood. of hy kom om die draai en hy dink dis ek, maar dis eintlik 'n ander PMC en dan skiet hy nie terug nie Ja. en hierdie ou skiet hom net dood. Ja. So dis die hele tyd daai en daai ander ou het altyd dan sy op sy eie mission en alles en ek is met my sniper rifle daar en dan sien ek hierdie ou en ek sê ek sien 'n ou wat by 'n boom is dit een van julle. As jy nie binne 2 sekondes respond nie, want ek wag net vir daai ou om te gaan stil sit. Hy moet As net- hy stil sit, het ek maybe 'n sekond om my shot te vat voordat hy weer gaan Ja. beweeg. Ja. Ja, so die communication is redelik krities. Ek vra as jy nie binne 2 sekondes antwoord nie, Ja. trek ek die sneller. Wie the fuck? Ek is fucking dood. En dan sê sy soos Sorry man. dude, Ek het gevra. en dan sê, gaan haal my gear. Soos nee, gaan nie jou fucking gear Jy gaan moes haal gepraat nie. het. Ja. Want dis die ander ding, as jy Ja. saam met mense speel, dan sal altyd daai verwagting. Ek en Matt verstaan mekaar nou mooi. Daar's geen ek worry nie oor my gear nie. Ek het nou genoeg geld en stuff. Enigiets wat ek worry oor is geïnsure, maar as dit verdwyn is dit wel moenie gaan want gewoonlik as al ander as jy een ou doodskiet en hy het 'n buddy, wat dink jy gaan daai ou doen? Ja. Hy gaan die body camp. Hy Ja. gaan net wag vir wie ook al om te kom Ja. om te probeer. Moenie hom gaan loot net of hier hom los of, ja. doodskiet. Dude, So- wat is die hoe voel jou vrou oor jou gaming hobbies? So- So sy jou kak. Nee, inteendeel, soos Wow. my vrou game saam met my. Ah, great. Ja, so Verstaan hoekom jy getroud is. ja, ek moet sê dit is Oh, nogal een ding nice. wat ons het op 'n stadium toe so ek het my pel Richard het my half in online gaming ingekry en ek het vir so lank 'n PS4 gehad en net nooit gespeel nie en toe gaan hy China toe. Die enigste manier hoe ons ook eintlik met mekaar kan kommunikeer, want toe ek nog op universiteit. Dis kom ons speel dan toe Call of Duty se BR net uitgekom, Warzone net. Ja. En toe begin ons Warzone saam speel. En Dus dis dit toe was ons een- begin Dit was 'n lekker tyd en toe baie dit ons net gewees. uitgekom het, Ja. daai was van gewees. Ja. En toe ek my vrou net begin date en sy was soos jy weet sy date gamer en toe gee ek vir my PS4 en toe begin sy saam met ons Call of Duty join. Ah, sy speel ook Call of Duty. Dude, nee, dan soos gaan sy Nice. dan maak sy uit dood en dan maar toe het ons proximity chat gespeel, so dan kan die ander ouens jou hoor. Ja. En die ou en sy maak daar's mos die kill mic ook gewees. Ja, ja, Ou die dood kill nog mic al hoor jy ook. wat sê die ou. en haar naam is Lady Lika. En dan maak sy hulle dood, dan sien jy kom die comments, bitches be tripping in Warzone when they need to be in the kitchen. Ja. So hulle het regtig toxic geraak en ek moet sê sy's nogal nie kaak nie. Incels wat nou nie deur 'n chick geskiet word. Ja, soos
ons sou op so nou dat sy swanger is, sy so naar, sy kan nie vir die skerm kyk nie. Maar anders as dit, maar ons dit sal doen nog oorgaan, steeds hè. Ark Raiders saam. Ons het al so gejoke, dit gaan daai wees en ons gaan sit in die krib gaan dit campingkot in die middel en dan jam. En Lorenzi gee sy nie kak as hy game speel nie. Ag, ek dink sy's Sal Kyk, waarom dis sy kan al weird, want- identiteit. sy sou like as ek nou so saam met haar sit en TV kyk of wat ook al. Maar sy verstaan ook dat soos ek en sy het different interests in terme van wat Ja. entertaining is. Daar's obviously overlap, maar Jezus. soos ek wil nie Friends Ja, vir die vir- fucking 20ste keer weer Dit is deurkyk presies nie, van weet. waar ek ook is. Ja. My Ja. vrou het dit gister weer begin kyk. Ek sal net vir Jennifer Aniston en Courtney Cox net Google, jy weet as ek dit wil kyk. Of Vir dit is al sy vol in kyk daai ook, storie sy wat ek like gesê van het. goed oor, so sy kyk ook soos Big Bang Theory oor en soos ek het dit gekyk en ek is soos I got what I need. Jou Ek vrou hoef en my dit vrou nie moet by weer te mekaar kyk nie. uitkom want dis Big Bang, Friends, hulle gaan op 'n loop, dan is dit Modern Ja. Family en dan is dit iets anders Maar- wat jy Ja, en altyd elke sien. van daai goed dit is 40 seasons. Ek ja. dink sy duld dit half meer omdat ek kon in 'n bar gewees het iewers. Jawel dit. Soos ten minste as ek game speel dan Nou is by die ek huis. net in my kantoor besig om te rage. Ja. Ja. Ons laat raak van jou. Ja. Ag ek dink is ook Ja, net soos 'n ding van prioritiseer. Soos Ja. want ook Is nie ander goed net lek nie, weet dan. ja, ek weet Vanaf as ek- ek vir 10 ure op 'n Sondag gaan net heeldag gaan game wanneer dit ons tyd is om gewoonlik saam te spandeer. Sure, it's gonna be a bit Ja, upsetting. vir alles die verwagting is Ja, daar gaan ja, of as sy soos quality time foto's is. geneem het die hele Saterdag by 'n troue, is Sondag die dag om Ja, saam ja. te spandeer. Ja. Ek kan Saterdag gebruik vir die game. Ja. So ek dink Ja. dis maar Ja, net- ons het Compromise 'n bietjie. Larry, soos ek gaan ook Ja, nou ek as game. Lorenzo vir my sê hoor jy kom ons gaan eet breakfast vanoggend. Gaan ek nou nie vir haar sê nee, maar ek het nou net begin inload en 'n ride en jy weet. Ja. Jy moet maar compromise. Ja, dis waar. Ja, maar toe jy jonger was dit op 'n stadium. Ja, ag dis Fuck weird hoe jy sien dit met meeste ouens. En dit is seker nou maar omdat ek vir soveel jare al online en saam met buddies games speel soos Wife aggro. ja, hulle nie hulle kite meer jou buddy weg van gaming af Ja. vir so rukkie. Ja, Want distract hom net bietjie. ja, is nuwe tipe en stuff en Ja. so kyk cool. Ja, as die honeymoon period Ja, verby maar is, dan gee jy dan- hom net so 'n bietjie tot sy begin neus sê. En dan Ja. kom hy maar weer terug na die gaming. Ja, of sy moet saam begin game speel. Ek moet sê dis waar ek die perk het. Soos- Ja, nee, dis nice. Ja, Sy- jy kry die tipe uit die games op dieselfde plek. Fantastic. Ja, best of both worlds, lekker. Ja, dis goed. Dis goed. Hoe lank is ons al besig? Het Ons is seker. Ons is seker net so oor 'n uur vanaf my mic aan is ons so uur en 20. O, so 'n uur. Ja, oor 'n uur. Nee, ons is al 'n uur en 20 besig, maar jou mic van is die nog van net die vir 'n van die uur. mic aan is dit 'n uur en 20. Ek dink die ander mic sal seker in elk Ja, is geval nog jou steeds so 'n bietjie vir opgetel. die eerste Ja. opgetel Ja. het, so dit behoort Ja. alright te Ja, wees. ek dink dit sal Ek oké dink wees. dis laaste ding. Het julle gesien wat GTA kos, die nuwe een wat hulle Maar dit gaan seker doosduur wees. maar wat dit Ek gekos weet het om hulle dit te develop. O ja, meer as wat soos 4 biljoen. Dis of- was 2.6 biljoen dollar. Hoe die Dis fuck? meer as daai een gebou in Dubai wat hulle Ja. gebou het. Maar hoe is hulle van plan om die geld terug te maak? Wat Want kos dit- dit? hulle Hoeveel gaan probably- biljoen dink jy het hulle al gemaak met GTA 5? En onthou, daai game gaan ook vir soos 5 Dit tot 10 jaar Dit is aan. subscription. Meer. Dit is subscription. Wel, based, nee, hulle het in-game currency en stuff. Ja. By die GTA Online. Ja. Maar wat koop jy? Cosmetics? Ja, Buy to win, ja, of wat? Kan meestal- nie buy to meestal win wees nie. Nee, is Jy cosmetics. jy kan soos in-game credits ook koop. Ja. Hulle noem dit shark cards. Ja. Dis is hulle doen dit letterlik shark cards. Dis hoe in your face Rockstar is oor die feit dat hulle steel essentially net jou geld, maar ja. Jy kan dis soos 'n in-game credit card, I guess, wat jy koop. Yes, maar ek sien uit vir die nuwe een. Ek dink dit gaan soos die Ek is hoeveelheid bietjie- AI gaan dit cool maak dink ek. ek histories van GTA Vice City af koop ek elke liewe een pre-order. Sodra die game te koop is pre-order ek dit of dit
Met Red Dead Redemption 2 het ek die Deluxe Edition gepre-order. Dit is vir my jammer dat dit 'n single player game is, man. Hier van die game Ja, is so ag maar ek beautiful, is so weet jy cool wat game. Wayne, soos ek speel so baie multiplayer games dat dit vir my dit voel vir my asof die Refreshing. goeie single player experiences is very few and far between deesdae. Want alles is eintlik vir die online En met multiplayer. GTA Ja. en Red Dead is dit vir my altyd 'n safe bet. Ja, Dat soos Ja. dit gaan 'n goeie storie wees en dit gaan 'n Goeie game fun wees. game wees om te speel. Ja. So ek is nou met die nuwe een is ek bietjie concerned want twee redes. Hulle is al vir so lank op 'n winning streak. Ja, Soos ek kan nie dink wanneer laas het hulle 'n game uitgebring wat wat bad was. bad was. Selfs al vat jy net Ja. Rockstar. So hulle is selfs nou Rockstar deel se vir iets kak. tafeltennis game wat hulle uitgebring Ja. het was 'n fucking smash hit geweest. So So hulle is due vir iets Maar shit. baie van die ouens wat betrokke was by GTA het aangeskuif. Ja, dis nog ek is bang om 'n Cyberpunk ding. Wat hulle Ja, ook maar nie soos 'n buggy mess is aan die vir die begin. alles 'n fuck show is en want Dan dan gaan hulle daai game nou uitgesort, nee. Hy's Ja, apparently ek het top gehoor Ja, Ons nee, het hy hom run uitgesort, great en dis 'n goeie game ook. Maar ek hoop dit nie hulle delay die launch nou met 'n nuwe PlayStation 6 nie. Ek het 'n vermoede dis wat hulle gaan gebeur vir hardware. Wel, hulle het reasons. hom al klaar met 'n jaar delay. Ja, maar in Maar PlayStation om te wag 6 vir Ja, hardware dit is catch-up. onderstel om Oktober Ja. laas jaar te release en toe het hulle gesê nee, hy is nog nie reg nie, hulle gaan uitstoot vir Maar hy's 'n Oktober cross-platform, hierdie nee. Hy kom Ja. ons op Maar PlayStation hy en PC. Hy kom eers op PlayStation en Xbox uit in 2026 nou glo en dan 'n jaar later op PC. dis is eintlik is ek so bly vir die console spelers want ons kry eintlik gewoonlik laaste die Wel daar cool games. Ja, Maar dit is in- gewoonlik andersom. Ja. die stories vir Grand Theft Auto is dit nog altyd 'n jaar en Red Dead was ook 'n jaar voor die tyd op Console en want dit dan- word eintlik gemaak vir Vir console. console, Dis 'n ja. console game. Ja. Maar dis ook maar onthou hulle wat hulle doen want ek het Grand Theft Auto 5 gekoop op my Xbox One. Toe het ek hom weer gekoop op my Xbox Series S en ek het hom gekoop op PC. So ek het dieselfde game 3 keer gekoop. Maar kon jy hom nie net jou account insign en hom? Link nie. Nee, want ek wou die 60 frames per second version gehad het en Wow. nie die 30 frames per Okay, ek second. weet So dit. ek moes die nuwe Maar dis nogal interessant. Maar ek dink dis deel van die rede hoekom hulle dit doen want soos nou word hy release op console, dan het hulle al daai sales influx vir Ja. 'n jaar en dan release hulle hom op PC en dan sit stoot eers hy. klik weer 'n hele spul nuwe sales plus mense wat dit al klaar op Maar dis console is gehad 'n het. delay, miskien gaan dis 'n koop. delay sale. Ja. Dis maar net. En Hulle verkoop actually- dieselfde produk aan jou multiple Ek keer. jok, Ja. ek het hom nie gekoop op PC nie. Ek het hom dit was 'n free game gewees op Epic Epic Games. op Ja. 'n stadium en dis toe ek het hom net gaan claim. Ja, ek het al so baie games daarop. Ek weet nie, maar is mostly ook single player. Maar so dus dit is Skyrim, weg, hoeveel ja. ek het Skyrim die eerste keer gekoop op die Xbox 360. Dus toe het ek hom Toe- weer gekoop op PC. Ja, het jy nog En- jou 360? Nee. Ek het hom en my PlayStation 2 as ek albei heavy spyt dat ek hulle weggegee het. Weggegee. Ja, ek het die PlayStation 2 het ek vir my suster se man gegee. En ek het eintlik nog die rede hoekom ek die game of die console nog wil hê is want Rockstar het 'n game uitgebring, The Warriors. Nou daar's 'n movie in die 70s gewees, The Warriors, wat gaan oor gangs in New York. En Ja, hierdie okay. een aand vir hierdie een gang, The Warriors, waar daar's hierdie die sterkste gang in die stad, sit woord uit dat almal moet bymekaar kom in hierdie een park, want die leier van die grootste gang wil met al die main ouens van al die main crews wil hy nou praat. En dan sê hy soos, luister, ons beheer hierdie stad. Soos, daar's meer van ons as wat daar polisie is. Ons kan die shots maak, maar ons is so besig om met Te mekaar fight te onder fight. mekaar, ja. Ja. Ons moet eintlik saam staan en dan kan ons hierdie hele city run. En dan word hy ge-assassinate terwyl hierdie speech aan die gang is. Ja. En dan pin hulle dit op die Warriors en dan gaan dit nou oor die fliek gaan oor hoe hulle by hulle in Coney Island waar hulle bly moet uitkom
en hoe hulle dan nou in al hierdie verskillende, want daar word 'n bounty essentially op hulle kop uitgesit. En dis ook soos 'n era piece, weet dit gebeur in die 70s en stuff, so dis en toe het hulle nou 'n game gemaak van hierdie movie. Ja, en dit was soos 'n soos lekker 'n plot en 'n lekker storie. arcade brawler tipe game gewees, wat jy 2 players kon speel, split screen, en dan jy nou al 2 warriors, en dan Klink soos 'n Double Dragon tipe vibe. ja, en dan is cool ook, soos wat jy deur dit gaan, het hulle vir al die karakters, die verskillende gang members in die warriors, is daar soos backstory missions. O, dis cool. So dan kan jy nou die backstory Uit op lore. hoe die ou deel geword het van die warriors en bla bla bla, of hy was eers deel van 'n ander gang gewees en toe word hy so al hierdie verskillende karakters so Swan en wat jy nou hulle forceer jou om met hulle een vir een te speel soos wat jy deur die storie gaan. Maar dan soos jy elke een se deel klaar maak, dan unlock jy die backstory side missions. Amper soos GTA 5, wat jy soos met Trevor speel en dit. Ja, en dan kan jy nou die hele tyd so en is baie cool soos dit het soos daai ou arcade games wat net soos 'n side scroller was waar jy afloop in die straat en dan moet jy die ouens punch. Dit het baie Double Dragon tipe vibes. Ja, so tipe vibe. Jy kan 'n poolbal optel en die ou met 'n poolbal teen die kop slaan of jy kan soos 'n bottel vat en die ou gooi met 'n bottel of jy kan die bottel breek en hom steek met die bottel. En daar's polisie ook, so jy kan die polisie, as jy 'n polisieman wen in 'n fight, dan kan jy sy nightstick en sy kaf steel en dan kan jy soos 'n ander gang member, in plaas van dat jy hom dood of uitslaan, dan druk jy hom vas in die kaf hom en dan lê hy net daar op die grond en skree die hele tyd. Fuck you man. Nice. Ja, dit klink So lekker. dis die een rede hoekom ek baie spyt is dat ek my PlayStation, want ek onthou nog spesifiek ek het die PlayStation 2 vir hom gegee, maar ek het toe ek al die games bymekaar kry. Toe hou ek The Warriors. Maar toe het ek so ruk terug het ek 'n emulator gekry op PC en toe het ek dit weer op PC gespeel. Ja, en toe het ek my Xbox controller connect aan die PC en toe speel ek hom deur die emulator. Nice. Ja, ek het die MAME games, daar wat in die kafee was. Ek kan hulle ook mos download. Dan speel ek deur 'n emulator. Ek wil met 'n controller, teruggaan en soos Doom, die eerste Doom weer gaan speel. Ek dink hulle het hom ge-open source. Jy kan hom download. Jy kan hom nie download. Want ek is available. Castle Wolfenstein. Daai klas van games. Ja, was die eerste generasie. Die eerste Quake game was ook so. Onthou jy Heretic? Ja, en Heretic. Jy het so klou gehad, daai default weapon is so 'n klou wat so ding vas aan skiet. Hy sê en Redneck Rampage het jy ook gespeel. Redneck Rampage het ek en my neefies. Daar was die Harry Smith gebly. En dan gaan kuier ons vir hulle soos oor 'n naweek. Dan ry ons soontoe en dan daar was ek onthou nog, daar was nie genoeg plek in die huis vir my en my broer om ook te slaap nie, want ek en my broer in die kar geslaap buite en dit raak so fucking koud. Ja, Harry Smith. Ja. Dit word net so graag wil ek nie Redneck Rampage speel. Ek onthou by hulle het soos die 3 games wat ons die meeste gespeel het daar was Redneck Rampage, Carmageddon en Age of Empires. Right, yes, Age of Empires is 'n klakker. Ja, dit was good times gewees ook. Ja, ons het baie StarCraft gespeel. Ek op 'n stadium het ons baie strategy games gespeel. Homeworld was so 'n space strategy game. Toe StarCraft 2 net uitgekom het, was ek heavy into StarCraft. Yes, maar die ouens wat daai shit online speel ook is net so ek kan nie compete nie. Ek het die verskillende soos die counters en die goed geleer en soos heavy hard gewerk om my actions per second te kan probeer opkry. Die game is so vinnig. Yes, dis crazy. En partykeer is dit soos jy figure nie eers uit wat die ou wil doen voordat hy dit begin doen en jy sê soos o, fuck, hy Zergrash my. Ek is completely nie prepared vir hierdie. Ja, soos die game is binne 'n paar minute is die game verby want ek kan nie daai games online speel nie, kan nie. Dis fun vir my om dit saam met soos ek so nou en dan speel ons dit saam met buddies. Ja. Ons soos Age of Empires 2 almal download en dan doen ons soos 'n map met 4 en dan kyk jy maar hoe draai dit wie align met wie en wie attack wie en stuff. Dis vir my lekker, maar om net teen random competitive online te speel. Jy weet nie wie se daar aan die ander kant is, maar dit is nie in so 'n klein laaitie maar hy fucking destroy vir jou. Ja. Dit is crazy hoe goed die soos en Rogan hoe vinnig hy
Dus kyk, Daai hy het nou skill uit bykry. groot geword met games. Hy was 'n babietjie gewees, man. Dan sit hy op my skoot en ek speel PUBG. Ja. Dan kyk hy hoe speel ek en toe het ek nou obviously vir my Switch en stuff gekry, maar soos hy speel daai Animal Royale game wat soos 'n top-down O ja. Battle Royale ding is. En hy het al vir my gesê nee, ek moet dit speel. Dude, ek sak. Soos ek kan nie daai fucking game speel en dan kyk ek Dis speel 'n hy en earlier dan is ek exposure, hè. Ja. Ja, maar ek dink ook vir hulle leer vinniger as ons. Hoe Ja. ouer jy raak, dit raak Ja. moeiliker om nuwe skills te leer. Ja, hy Ek is yes, hy hy wil raak, net ja. Tarkov speel saam met my. Ek het eintlik 'n PC wat ek net moet opstel. Die ding is net ek wil hom nie unlimited access aan 'n PC gee sonder dat daar adult supervision control is. is, So ja. eintlik moet ek die PC opstel in my kantoor en spasie is. Weet jy of hy werk op Linux? Tarkov. nee, Tarkov werk nie op Linux nie, unfortunately. Ek gebruik glad nie met Microsoft. Hy is nou op Steam ook. Nou dan sal hy werk, dan Tarkov. behoort hy te werk. Ja, Maar maar Linux hoe? is dit wat So 'n ander operating system. Ja, is mos 'n open source operating system. Ja. Ek gebruik Ubuntu. ek het al gehoor van dit, Dis maar ek weet eintlik nie. beter, dis beter want dit nie so baie bloatware en stuff soos Windows nie. Die ding is net dis soos daar's baie goed wat sekere software en stuff wat jy nie gaan sommer net uit die boks uit kry om te werk daarvoor nie. Maar hulle het al ver gekom met die gaming. Ja, met die gaming want ek dink dit was Gaming vir 'n is- lang tyd was dit die groot issue. Meeste Correct, ouens blokker. het nie Linux toe gegaan nie omdat hulle nie Ons kon kon game game nie. nie. Want DirectX het nie gewerk nie. Yes. Maar nou het hulle dit al uitgesort. Ja, Hy so DirectX, ja nee, hy werk so. Ja, en PewDiePie het heeltemal oorgeskuif Linux toe nou. O, Hy regtig? sê Ek dis ook. is soveel beter. Ek gebruik glad nie my Microsoft operating Yes, systems ja, al vir lank. Seker al vir ek weet nie. Net die probably bloatware 2 jaar. man. Ek dink wanneer laas het jy jou task manager oopgemaak en net gekyk na al die processes wat alles in die eraan- background. Ja, en alles, hulle force jou mos om online te register en jou fucking data te sync na Microsoft. Die feit dat jy nie meer kan sê ek wil nie update nie. Ek verstaan Ja. daar security goed en wat Ek ook wil al, nie maar soos- Copilot hê nie, dankie. Ja, fuck Fuck off die sakes. Copilot en Seriously? die ander ding wat my ook afbus is soos ek het 'n SteelSeries headset en nou het ek die SteelSeries software op my PC. Maar elke keer as Windows update, dan fok dit al my SteelSeries settings. Maar dan moet jy Ja, alles en en weer dan van moet ek voor af alles doen. weer gaan van voor af gaan configure. Ja, nee. Nou, ek's nie meer 'n fan nie. Ja. Maar ek sal lankal nie 'n fan nie. Maar ek check daar's baie mense wat nou oorskuif. Governments en goed, die UK government groot. en goed, ja, almal. Maar ja, as Microsoft jy, is nie in 'n ehm, goeie plek op hierdie As jy stadium. Tarkov wil speel, dan ek vind is 'n duur game om te koop ook. Nee, is duur. Dink hy kos is $40 of something as jy Omtrent standard 'n edition grand, ja. koop. Maar jy kan dit seker nie op konsol kry nie. Nee. Nee, so nee, dit nee. kan speel op Sien konsol. dis die Nee, kaart. daar's te veel kak aan die Ja, gang hou. Jy ja. kan Sien, nie dis die gaan ding. werk nie. Soos en ek sal vir al suites op M&K ook wil speel. Nie op 'n controller nie. Want ek is nou maar Nee, gewoond daar met daar controllers is op. soos die Nee, jy kan hom nie- keybinds en hoeveelheid goed wat Ja. jy moet kan. Jy sal dit Ja, nie is op 'n nie waar. controller kan doen nie. Nee, jy kort En die baie looting functions ook het. soos want onthou in Tarkov, dis baie soos Apex in sin van wanneer jy loot moet jy vinnig, jy kan nie rondhang. Ja, jy moet Jy moet fucking fucking move en om dit met 'n controller te Ja, probeer en doen, weet jy man. wat het ek agterkom met Ark Raiders is dit wat my vang. Byvoorbeeld want ek het net my stick wat ek in die backpack in nou kan gaan. Waar ou met sy muis Ja, klik fucking en drag en die net. ding is ja, hy drag en drop net of hy Ja. drag en hy sit hom in sy backpack. Want dis die ander ding met Tarkov ook, soos jy kan dit in 'n slot in jou bag gaan sit of jy drag dit net na jou bag En hy drop hom icon way toe en weg. hy drop hom waar ook al waar spasie Ja. is. Ja. So later as jy nou so seker is het almal doodgemaak en Dan al sort jy hierdie dit. ou se loot en ammo en stuff bymekaar drop kry, jy dan net kan jy begin so sit 'n rig binne in jou backpack, stack die rig vol, Ja. fucking Ja. maak alles so mooi en netjies en weeg 78 kg wanneer jy daar uitloop, probeer loop. Jy gaan kruip eintlik meer, maar hoop maar jy het 'n mealstem by jou om 'n bietjie sterker te maak. Maar as jy wil speel, let me know. Ek like om saam met nuwe ouens te speel want ek lewe half vicariously soos weer Ja. daai panic. Die Ja, eerste Soos keer ek as vat damage en ek verstaan nie wat gaan aan nie. Soos okay, kyk na die icons, is daar soos een groot druppel bloed of is daar twee klein druppeltjies bloed? Nee, is een groot druppel. Okay, jy het 'n heavy bleed. Gebruik 'n tourniquet. Fuck, ek het nie 'n tourniquet nie. Is okay.
Wat se medkit gebruik jy? Ek het 'n IFAK. Okay, jy kan 'n heavy bleed heal met hom ook. Weet net dit gaan 150 punte gebruik om dit te doen. Fuck it, ek kom vat dit so lank. Ja, ek moet net eintlik die een ding is ek soek net so graag 'n PC veral vir gaming. Yes, man. Wat jy moet doen is as jy wil hier ja, nee, hardware. Ja, dit is my enigste ding. Want wat lekker is van 'n konsol, ek koop 'n konsol en ek speel hom tot die next gen uitkom. Ja. Jy weet, maar jy kan hom selfs nog 'n jaar in ja, actually meer speel, ja. Maar die kak is soos hy word wel nullified op 'n stadium. Ja. Jy moet oorswap. Maar al die hardware age ou. Maar ek meen soos ek het vir my 'n Xbox Series S gekoop en ek dink ek het hom op special gekry vir R5000 of iets. Ja, wat? Dis is daai as party fucking basic op vir 5000. Nee, ek het Battlefield gespeel. Graphics card. Ek het Battlefield gespeel op my Xbox met mouse en keyboard want hy run beter op die Xbox as wat hy run op my PC. Ja, maar die fok op met dit is jy het net 30 of 60 frames per second. As dit kom by 60, ja. En dit is wat my af. Well, actually met Battlefield en ek het nou mos 'n nuwe TV ook, so my TV kan ook nou 120 frames. Okay, dis 'n bietjie beter. Ja, ek is happy met hierdie monitors wat ek het. Ek het 144 monitors. Hier dit maak 'n mursie. Ag, dude, maar ek het 'n 3060 RTX. Ek het 'n 4060 Ti. Daar's baie min soos Tarkov average ek so 70 80 frames maybe. Ja. Wat dis die grootste die modern games is tough, maar as jy World of Warcraft speel is dit 144 ja, met Tarkov sê hulle daar is pay to win in Tarkov want jy kan verskillende editions van die game koop. So ek het die early supporters edition van die Edge of Darkness wat $100 gekos het. Ek dink 5 jaar terug of wat ook al toe ek dit gekoop het. Maar dan is jou keer container is 3x3 slots. Waar die standard account is net 2x2. Okay. En ek begin met my stash space is klaar level 4 uitgemax. As jy 'n standard account het. Elke reset bly dit daar. Ja. Okay. Maar met 'n standard account moet jy soos goed bymekaar maak om jou stash op te level oor tyd en dit kos obviously in-game die van die rubles en stuff. Ja. Maar die grootste pay to win in Tarkov is as jy 'n beast PC het. Ja, is frames. As jy daai game kan run op soos 140 frames, dan gaan jy net beter speel. Ja. Die jump vir my van 'n PlayStation 4 na 5 toe ek van 30 na 60 frames toe gegaan het. Huge. Dit was vir my mal. Ek was soos hoe speel ek nog heeltyd hierdie game? En nou het Apex het 'n function in as jy 120 Hz screen het, kan jy performance mode aansit, dan kan jy op 90 frames af. Ja. En ek het nou nie 'n screen wat dit kan doen nie, maar soos byvoorbeeld Reach my vriend wat dit het, toe sê hy toe compare dit langs mekaar. Toe sê hy soos bra, kyk jy, die verskil is crazy, net daai 30 frames. Dit was die ding wat die Xbox Series reeks so 'n big deal gemaak het want dit was die eerste wat was dit die Xbox One voor hierdie. Ja. Het hulle die Xbox One X uitgebring. Soos 'n paar jaar later. En hy was die eerste konsol wat 120 games op 120 kon run, maar toe kon niemand se TV's het nog die regte HDMI ports gehad nie. Ja, so dan plug jy hom in 'n screen en in 'n monitor met die konsol. My broer het ten duurste 'n TV gaan koop om daai frame rate te kan kry. Ja, daai ding het seker baie geld gekos. Ja, baie. En toe hy nou 'n jaar of wat ook al terug, toe hy sê hy gaan nou 'n nuwe TV kry want hy's nou 'n OLED screen. Wil ek sy ou TV by hom koop. Dis ek sê wel. Die 120 Hz. Ja, dis hy sê soveel wil jy hê van sy nie, hy sal soos R4000, dis fyn. Bam. Toe weet ek hy het soos amper R20000 betaal vir die ding. Dis ek sê hoe groot is hy? 43. Ek dink dis 'n 52. Holy shit. Ja, dis 'n bargain. Massive. Dit is 'n bargain. Ja, en toe sê hy vir my nie want hy soek nou die OLED want hy soek True Black. Die TV wat hy nou het nie True Black nie. So ek sê wat soveel geld betaal vir 'n bietjie meer kontras ja, dit. So en hulle bring nou soos die nuwe soos ek weet Call of Duty en Battlefield kan jy op 120 speel en dan soos
Assassin's Creed en van daai games ook. Ek dink Red Dead is nog cap op 60. Ja, hy Maar ek dink dit gaan nou die verskil wees met movements en GTA 6 gaan seker ook 120 Ja, maar frames. dit as jy 120 frames met soos onder 5 ping. Ja, is Fuck ou, dis regtig dan fun om te game. Ja. Dus dit is 'n bietjie meer fun om so te speel. Ja, en ek het 100%. een vriend Rikus en hy's very graphics oriented. So vir hom is graphics fucking en ek voel eintlik 'n volker. So dit is so Tarkov ook, dit begin al 'n bietjie dated lyk, maar ek kan onthou die eerste keer toe ek in Tarkov soos in 'n ry is, dis ja, check hierdie geweer. Man, soos die attention to detail is wat net is. Maar wat vir my meer belangrik is nog altyd is soos die performance van hoe die game run Hy met smooth en die game mechanics. Ja, ek wil net so die mechanics, hoe smooth dit beweeg. Die combat system en daai. Want ek moet sê as ek so switch van Call of Duty oor na Apex toe, soos die mechanics dis moer so verskillend, maar waar Apex is baie meer voel smoother. Jy gaan agterkom as jy ooit Tarkov speel, gaan jy sien hoeveel stadiger voel dit vir jou as enige ander. Want dit is maar FPS game. Dit is 'n stadige game. Jy dink al aan as jy soos 'n soldaat is met al jou en jy gaan met 'n kit in wat 32 kg weeg. Hoe vinnig dink jy gaan jy hardloop? Ja, al is jy besig om so vinnig as wat jy kan te hardloop, dit gaan nog steeds nie Usain Bolt wees nie. Hey, jy moet bietjie op Twitch kyk, ouens wat Tarkov speel. Kan jy 'n idee kry van Ja, want ek het noudag Peanut gesien toe hy dit gespeel. Hy speel dit baie. Ja, hy speel baie som Gingy, weet ek. Ja, hy's meer of jy moet laat Rowan met vir jou stream op Discord en jy bietjie wys hoe lyk dit as hulle speel. Ek sou regtig dit wil Joel, want dit is vir my so ek dink ek like die skill gap. Dis heeltemal 'n ander skill gap is deel van wat dit so cool maak. Ek dink dit is wat my deesdae meer in games in kry is soos ek wil nie 'n game moet vir my te veel guardrails en guidance en plek sit nie, want dan word dit boring. So om daai balans te kry. Die quality of life moet nie en Tarkov voel vir my hulle het dit nou al baie beter gemaak, want obviously hulle wil meer mense met die game speel, maar veral in die begin daar was nie 'n tutorial nie. Daar was volkol. Jy figure dit maar uit, jy moet dit maar uitfigure en maar dit is lekker as dit so is, man. Ja, deel van dan sit discovery, weet daar's 'n discovery terwyl jy dit soos Tarkov gaan as jy vinnig leer, gaan dit 'n ou se 200 ure vat om al die mechanics behoorlik te verstaan. Maar average player 400 ure voordat jy gaan dis ek nog wel crazy. Ja. Okay, sweet my bros. Dink julle ons gaan dit cool vir vandag. Ja, okay, lekker. Ja, dat was 'n lucky and sure. Thanks.